Onder 'n intense reën besoek 'n miljoenêr die graf van sy oorlede broer op die 3de herdenking van sy dood. Skielik verskyn 'n dogtertjie tussen die grafstene en vra onskuldig, "Het meneer my pappa geken?" Toe hy opmerk dat haar oë identies is aan die van sy broer, voel die grond onder sy voete wegval. Vanaf hierdie onverwagse ontmoeting sal hy geheime, spyt en die kans om uiteindelik verlos te word, in die gesig staar. Die lig van Johannesburg het nog nooit so grys gelyk nie. Bernard Malan het sy glimmende swart Audi by die Westpark begraafplaas geparkeer, sy Italiaanse das verstel en diep asem gehaal voordat hy in die stortreën uitgestap het. Dit was 3 jaar sedert sy broer Rafal heen gegaan het, 3 jaar van 'n onverklaarbare leemte wat geen miljoenærskontrak kon vul nie. Met 'n boeket wit rose in sy hande, het Bernard deur die marmergange gestap, sy Italiaanse skoene het in die plasse gesink. Hy het by die familiegrafkelder aangekom, waar Rafal Malan se naam in edelsteen uitgekerf was langs die van hul ouers wat heen gegaan het toe hulle nog tieners was. 3 jaar, boetie, het Bernard gefluister en die deernat blomme op die grafsteen neergesit. Die reënwater het gemeng met die druppels wat oor sy gesig gestroom het. Die maatskappy het nog nooit so goed gevaar nie. Ons het internasionale kontrakte gesluit, die uitbreiding na die Asiatiese mark, sy stem het gebreek. Die woorde het nou leeg geklink. Wat het die miljoene in sy rekening beteken as hy niemand gehad het om dit mee te deel nie? Rafal het dit altyd geweet, het altyd probeer om hom te wys dat daar meer in die lewe was as die ryk wat die Malans gebou het. "Kom meneer ook my pappa besoek." Die kinderstem het Bernard laat verstom. Hy het stadig omgedraai en 'n dogtertjie onder 'n pink sambreel gesien. Sy het 'n rok van dieselfde kleur aangehad, met modder aan die rande bespat, en bruin krulhare wat 'n fyn gesiggie omraam het. Maar dit was haar oë wat Bernard soos 'n weerligstraal deurboor het, blou, intens, identies aan die van Rafal. "Jou pappa." Bernard se stem het gewurg uitgekom. Die dogtertjie, wat nie ouer as 4 jaar moes wees nie, het 'n deernat papier uitgesteek. "Ek het 'n tekening vir hom gemaak. Dit is 'n reënboog, want die juffrou het gesê as dit so reën, dan is daar altyd 'n reënboog daarna." Sy het na die grafsteen gekyk, toe na Bernard. "Het meneer my pappa geken?" Die eenvoud van daardie vraag het Bernard oorval met die krag van 'n hele gebou. Die dogtertjie het dieselfde trekke as Rafal gehad, dieselfde opregte glimlag. Hoe weet hy nie dadelik die ooreenkoms opgemerk nie? Hoe weet hy nie van haar bestaan geweet nie? Elide, waar is jy?" 'n vrou van ongeveer 30 jaar het aangehardloop gekom, met 'n paniekbevange uitdrukking. Sy het 'n eenvoudige, dog elegante reënjas aangehad en nog 'n sambreel by haar gedra. Sy het skielik stilgehou toe sy Bernard sien, en haar gesig het bleek geword asof sy 'n spook gesien het. "Mamma, kyk! Hierdie meneer het ook pappa kom besoek," het Elise uitgeroep en na Bernard gewys. Die vrou het die dogtertjie instinktief nader getrek, haar oë vas op Bernard. Daar was skok, vrees en 'n tikkie woede in daardie blik. "Bernard," het sy gesê, amper 'n fluistering. "Hoe weet jy my naam?" het hy verward gevra. "Rafal het foto's van jou gehad. En jy lyk nes hy." "Wel, die ernstige, netjiese weergawe." Die vrou het haar nat hare reggesteek en haar vrye hand uitgesteek, terwyl sy Elide steeds met haar lyf beskerm het. "Amanda Du Plessis, argitek. Rafal se ex-meisie en Elide se maai." Bernard het gevoel die wêreld tol. Sy niggie. Hy het 'n niggie gehad. Rafal het 'n dogter gehad, en hy, behep met sigblaaie en vergaderings, het dit nooit geweet nie. Hy was nooit daar nie. "Hoekom het ek nie geweet nie?" het Bernard begin, maar Amanda het hom onderbreek. "Dit is nie die tyd of plek vir hierdie gesprek nie." Sy het betekenisvol na Elise gekyk, wat die volwassenes nuuskierig dopgehou het. "Kan ons na hierdie ontmoet by 'n kafee?" Bernard het geknik, onbekwaam om woorde te formuleer. Amanda het haar nommer op 'n stuk papier geskryf en aan Bernard gegee. "Ek sal ons besoek voltooi. Ek sal jou oor 'n uur by die Stadskafee op Kerkstraat ontmoet." Sy het omgedraai om Elise weg te neem, maar die dogtertjie het haar ma se hand losgelaat en na Bernard gehardloop. Sy het die deernat tekening uitgesteek. "Kan meneer dit vir my pappa gee?" Mamma het gesê hy kan nie dinge vat nie, maar meneer lyk sterk. Bernard het voor die dogtertjie neergekniel, onverskillig teenoor die modder wat sy 10.000 rand pak besmet het. Hy het die tekening met bewende hande ontvang.
Ek sal dit baie versigtig bære, het hy beloof en iets vreemds in sy bors gevoel, 'n knoop van emosies wat hy nie kon benoem nie. Terwyl Amanda Elise weggeneem het Bernard neergekniel gebly en na daardie nat stuk papier gekyk waar 'n vae reënboog beter daarna die storm beloof het. Die stadskafee was byna leeg teen daardie tyd van die middag. Bernard het 'n diskrete tafel agterin bespreek en vooraf 'n warm sjokolade vir die dogtertjie en koffie vir die volwassenes bestel. Hy het sy natpak vir 'n ander onberispelike een geruil wat hy in sy kantoor, 'n paar blokke daarvandaan, aangehou het. Toe Amanda aankom met Elise aan die hand, het die dogtertjie nie meer die modderbesmeerde rok aangehad nie, maar 'n stel jeans en 'n pink blouse. Haar krulle was in 'n syvlegsel getem en sy het 'n klein eenhoringrugsak gedra. Jammer vir die latigheid, het Amanda gesê en gaan sit. Ons moes eers by die huis stop om klere te ruil. Bernard het 'n gebaar na die kelner gemaak, wat dadelik die bestellings gebring het. Elise se oë het groot geword vir die warm sjokolade met malva lekkers. Is dit vir my, het sy ongelowig gevra. Ja, prinses, het Bernard geantwoord, en die bynaam gebruik wat Rafal altyd vir niggies en vriendinne gebruik het toe hulle jonger was. Dankie oom, het Elise uitgeroep en die beker met albei hande vasgehou. Mama, is hy regtig my oom? Soos oom Philippus van Pieter in my klas. Amanda het na Bernard gekyk, wat gevoel het asof hy beoordeel word. Ja, Elise. Hy is jou pappa se broer. Jou oom Bernard. Sy het na haar dogter gedraai. Elise, wat van jy gaan sit by daardie tafeltjie daar langs, waar daardie kinderboekies is, terwyl ek 'n bietjie met jou oom praat. Die dogtertjie het gehoorsaam en geanimeerd haar warm sjokolade na die tafeltjie langs haar geneem, waar 'n klein boekrak kinderboeke vir kliënte met kinders aangebied het. Sodra Elise weg was, het Amanda se gesig verhard. Het jy geweet sy bestaan? Nee, het Bernard eerlik geantwoord. Ek het geen idee gehad dat Rafal 'n dogter gehad het nie. 'n Dogter wat haar pa nooit geken het nie, het Amanda voltooi, haar blik vas op haar koffiebeker. Rafal en ek het mekaar op universiteit ontmoet. Ek het argitektuur gestudeer, hy was in sy 3de jaar van besigheidsadministrasie ontevrede en het ook daarvan gedroom om na argitektuur oor te skakel. Die woorde het Bernard soos vuishoue getref. Rafal wat argitektuur wou studeer. Dit is nooit tuis genoem nie. Ons het amper 2 jaar uitgegaan. Rafal het baie van jou gepraat, weet jy? Die briljante ouer broer wat die familiebesigheid op 24-jarige ouderdom oorgeneem het na die ongeluk wat julle ouers geneem het. Hy het jou diep bewonder. Bernard het gesluk en die risie onthou wat hulle gehad het voor die vervreemding. Dit het nie bewondering gelyk toe ons laas gestry het nie. Dit was oor my, was dit nie, het Amanda gevra en sy oë ontmoet. Deels, het Bernard erken. Ek het ontdek dat Rafal die besigheidsadministrasie graad wou verlaat. Ek het gedink dit was 'n fase in gril. Malan eiendomme was die nalatenskap van ons ouers, en hy was op die punt om alles weg te gooi vir Furry. Verliefde vir argitektuur, het Amanda voltooi. En vir my 'n beerstudent sonder fortuin of invloed. Dit het nie gepas by die planne wat jy vir hom gehad het nie. Bernard het nie geantwoord nie. Hulle was terug by daardie aand, 3 jaar tevore, toe hy kursusverandering pamflette in sy broer se kamer gevind het. Ek het hom gekonfronteer, het Bernard voortgegaan. Ek het gesê hy verraai die nagedagtenis van ons ouers. Dat hy onverantwoordelik was. Ek het geëis dat hy sy besigheidsadministrasie voltooi en sy plek in die maatskappy inneem. En het hom gedwing om met my op te breek, het Amanda voltooi, sonder emosie in haar stem. Omdat ek 'n afleiding was in enige meisie sonder afkoms. Bernard het die ordentlikheid gehad om skaam te lyk. Ek was verkeerd. Ja, jy was? Rafal was versla. Hy het jou regtig gerespekteer, weet jy? Meer as dit, hy het jou liefgehad. Maar daardie dag het hy sy eie pad gekies. Hy het die woonstel wat julle gedeel het, verlaat en by my kom woon. En ek het hom nooit weer gesien nie, het Bernard afgesluit, die pyn tasbaar in sy stem. Amanda het diep asem gehaal, asof sy krag soek om voort te gaan. 2 weke later het ek ontdek dat ek swanger was. Rafal was stralend, Bernard. Hy wou 'n gesin bou en teenwoordige pa wees soos julle sin was. Sy het 'n pouse geneem en Elise dopgehou wat 'n boek by die tafeltjie langs hulle blaai het. Hy het jou verskeie kere probeer bel. Wat?
Bernard het gevoel asof hy 'n klap gekry het. Op my selfoon is die rekords nog steeds. Tientalle oproepe na jou nommer, almal onbeantwoord. Hy het 'n posse boodskappe gestuur, boodskappe by jou sekretarisse gelaat. Hy wou die nuus deel, versoen. Bernard het die gemiste oproepe, die onoopgemaakte eposse onthou. Destyds vasgevang in sy arrogansie en wrok, het hy besluit om sy broer te ignoreer. Ek het altyd gedink ek sal môre bel as ek minder besig is. En daardie môre het nooit gekom nie. Tot vandag toe het Amanda voltooi en betekenisvol na Elise gekyk. Daardie oggend het Rafal kaartjies vir 'n Kaizer Chiefs sokkerwedstryd gekoop. Hy het beplan om by jou kantoor op te daag, jou te verras. Hy wou die 4 maande oue swangerskap bekendstel en jou nooi om die peetpa van die kind te wees. Hoekom het jy my nooit daarna gesoek nie, het Bernard gevra, sy stem byna onhoorbaar. Rafal het my laat beloof dat as iets met hom gebeur, ek jou sou soek wanneer ek gereed voel. Hy het altyd geglo dat julle sou versoen. Hy het gesê julle is soos magnete, julle kan wegbeweeg, maar julle sal altyd weer verbind. Amanda het diep gesig en haar dogter met 'n hartseer glimlag dopgehou. Maar ek was seer gemaak, Bernard. En met 'n baba om alleen groot te maak. My ouers het my gehelp, maar dit was moeilik. Ek het universiteit voltooi met Elise op my skoot. Bernard het na sy niggie gekyk en in haar Rafal se trekke gesien in elke glimlag, in elke gebaar. Hoekom nou? Hoekom na 3 jaar? Omdat Elise vra oor haar pa begin vra het. Ek het foto's gewys, stories vertel, maar dit is nie genoeg nie. Sy het 'n verbinding met hom nodig, iets meer as my herinneringe. En jy is dit, Bernard. Jy is die lewende skakel tussen Elise en Rafal. Amanda het haar hand op syne geplaas en hom met die gebaar verras. En miskien het julle twee mekaar meer nodig as wat julle besef. Bernard het na die dogtertjie gekyk, wat sjokolade in die hoek van haar mond gehad het, en vir die prente in 'n boek geglimlag het. Niggie. Familie. Die laaste verbinding wat hy met Rafal gehad het. Ek wil deel wees van haar lewe, het hy verklaar met 'n sekerheid wat hy lanklaas oor enige iets gevoel het. Asseblief. Amanda het haar hand teruggetrek en haar blik het verhard. Ek gaan direk wees, Bernard. Jy kan deel wees van Elise se lewe, maar met voorwaardes. Ek wil nie jou geld hê nie. Ek wil nie diergeskenke, beleggings of enigiets hê wat jy kan koop nie. Elise het dit nie nodig nie. Wat wil jy dan hê? Tyd. Teenwoordigheid. Werklike toewyding. Weeklikse aandetes, skoolgeleenthede, naweke in die park. Om oom te wees is nie om 1 keer per maand met diergeskenke op te daag nie. Dit is om teenwoordig te wees in die klein oomblikke, in die stories voor slaaptyd, in die knieskrapies, in die nagtelike koors. Bernard het gesluk en die omvang besef van wat aangebied en geëis is. En as jy in haar lewe kom, Bernard, kan jy nie net weggaan as jy moeg word nie. Sy het reeds haar pa verloor. Ek sal nie toelaat dat sy weer verlaat word nie. Ek aanvaar, het hy geantwoord, sonder aarzeling. Ek wil haar leer ken, Amanda. Ek wil die oom wees wat Rafal sou verwag het dat ek sou wees. Amanda het vir die eerste keer geglimlag. Goed. Want Elise het gevra of jy vanaand saam met ons kan eet. En met ons bedoel ek, Elise, my ma en my pa, wat, moet ek waarsku, nie juis jou aanhanger is nie. Hoekom nie? Omdat hy presies weet wie die broer is wat die hart van sy kleindogter se pa gebreek het. Amanda het Elise geroep, wat huppelend met die boek in haar hande gekom het. Buitendien het hy 'n baie sterk mening oor miljoenairs wat dink hulle kan enigiets koop, insluitend mense. Elise het by hulle aangekom, sjokolade nog om haar lippe. Oom Bernard, gaan meneer by ons huis eet. Ouma Cecilia maak die beste pasta in die wêreld. Bernard het na daardie blou oë gekyk, identies aan die van sy broer, en iets in hom gevoel, 'n mengsel van pyn, hoop en moontlikheid, wat hy lanklaas gevoel het. Dit sal 'n eer wees, prinses, het hy geantwoord en die sjokolade van die dogtertjie se gesig met 'n servet afgevee. Dit sal 'n eer wees. Terwyl hy Elise dopgehou het wat geanimeerd oor haar dinosaurusboek verduidelik het Bernard gevoel dat hy, na 3 jaar van lewe bestaan, uiteindelik voor iets werkliks gestaan het. Iets wat geld nie kon koop nie, en wat die mees winsgewende kontrakte nie kon vervang nie. 'n kans op verlossing. 'n familie.
Die gebou waar Amanda gewoon het, was in Melville in Boheemse buurt van Johannesburg met kleurvolle huise en straatkuns op byna elke hoek. Niks soos Bernard se luukse kompleks in Sandton nie. Hy het die Audi in die smal straat geparkeer en het homself misplaas gevoel. Die luukse motor het aandag getrek tussen die gewilde modelle en Bernard het homself byna jammer gekry dat hy nie 'n taxi gebel het nie. Dis hier het Elide uitgeroep en na 'n klein 4-verdieping gebou gewys wat liggeel geverf was. Die gebou was eenvoudig, maar goed versorg met blompotte op die vensters en 'n voordeur met 'n interkom. Amanda het die sleutels uit haar handsak gehaal terwyl sy die inkopiesakke vasgehou het wat hulle op pad gedoen het. Bernard het daarop aangedring om by 'n supermark te stop om iets vir aandete te bring, en sy het hom slegs toegelaat om bestanddele vir 'n nagereg te koop. 3de verdieping, geen huispak, het Amanda gewaarsku terwyl sy die deur oopmaak. Ek hoop jy is fiks. Elise het vooruit gehardloop en die trappe opgeklim met die onuitputlike energie van 'n 4-jarige kind. Bernard, wat die swaarder sakke gedra het, het die 2 vroue by die smal trap gevolg. Ouma, oupa, ons het kuiergaste gebring, het Elise geskree sodra Amanda die woonsteldeur oopgemaak het. 'n Gryshare dame met 'n vriendelike gesig het by die kombuisdeur verskyn. Sy het 'n blomme voorskoot oor 'n eenvoudige blouse aangehad en haar hande was effens beblom. Kuiergaste. Die vrou het haar hande aan haar voorskoot afgevee en na Bernard gekyk, haar glimlag het vir 'n oomblik gehuiwer. Amanda. Ma, dit is Bernard Malan, het Amanda verduidelik. Rafal se broer. Tannie Cecilia het effens bleek geword, maar het vinnig herstel en haar hand uitgesteek. Cecilia Du Plessis. Kom asseblief in. Baie aangenaam, Tannie Cecilia. Jammer om sonder kennisgewing op te daag, het Bernard geantwoord en die sakke aan haar gegee. Ons het bestanddele vir pudding gebring. Ek hoop Tannie hou daarvan. Ouma, oom Bernard is my pappa se broer, het Elide uitgeroep en haar ouma om die middel omhels. Hy het blou oë soos ek en pappa. Ek sien, my skat, het Cecilia geantwoord en 'n betekenisvolle blik met Amanda gewissel. Hoekom gaan roep jy nie jou oupa nie? Hy rus in die kamer. Elise het deur die gang gehardloop, haar voetstappies het in die klein woonstel weerklink. Bernard het rondgekyk en die eenvoudige, dog knusdekor waargeneem. Daar was plante in die hoeke, prente aan die mure, sommige duidelik deur Elise geteken en familiefoto's in fotorampies. Sy blik het gehuiwer by 'n foto van Rafal wat Amanda omhels, albei het vir die kamera gelag. Dit was op ons herdenking, het Amanda verduidelik en sy blik opgemerk. 6 maande voordat hy heen gegaan het. Bernard het gesluk. Hy lyk gelukkig. En hy het 'n diep stem uit die gang gekom. Man van ongeveer 60 jaar het die sitkamer binnegekom, effens op 'n kierie geleun. Elise het langs hom gekom en sy vrye hand vasgehou. Tot sy familie hul rug op hul eie bloed gedraai het. Pa het Amanda gewaarsku. Dis goed, Amanda, het Bernard onderbreek. Meneer Anton, neem ek aan. Ek verstaan meneer se vaardigheid. Verstaan. Die ouer man het Bernard van kop tot tone bestudeer, van die dierpak tot die ingevoerde skoene. Ek betwyfel dit sterk. Anton was maar met 'n gesig vol diep plooie. Sy grys hare het begin uitdun, en daar was iets in sy oë, moegheid wat verder as die fisiese gegaan het. Elise het hom saggies na die naaste leunstoel getrek. Oupa moet sit, het die dogtertjie vir Bernard verduidelik. Hy het diabetes en word maklik moeg. Elise, my skat, gaan was jou hande vir aandete, het Cecilia gevra en haar kleindogter weggeneem van wat 'n gespanne gesprek beloof het. Sodra Elise in die badkamer verdwyn het, het Anton vorentoe in die leunstoel geleun. So, na 3 jaar het die groot sakeman uiteindelik die moeite gedoen om sy kleindogter te ontmoet. Ek het nie van haar bestaan geweet tot vandag nie, het Bernard homself verdedig. Jy het nie geweet nie omdat jy nie wou weet nie, het Anton hard geantwoord. Rafal het jou tientalle kere gebel. Amanda het nog sy oproepgeskiedenis. Jy was te besig met jou miljoene om jou eie broer te antwoord. Pa, ons het al daaroor gepraat, het Amanda ingegryp en 'n hand op haar pa se skouer geplaas. Wat verby is, is verby. Dit is nie vir ons dat Bernard hier is nie. Dit is vir Elide. En hoe lank gaan hierdie belangstelling duur, het Anton gevra. Tot hy moeg word daarvan om gesind te speel. Tot die nuwigheid verby is.
Dit is nie so nie, het Bernard geprotesteer en die gewig van skuldgevoel in elke woord gevoel. Ek het foute gemaak, baie foute. Maar ek wil regmaak wat moontlik is. Rafal sal nooit terugkom nie, maak nie saak hoeveel geld jy het nie, het Anton verklaar, sy stem het effens gebreek. En Elise is nie 'n liefdadigheidsprojek om jou gewete te verlig nie. 'n Swaar stilte het oor die kamer geval. Bernard het nie geweet wat om te sê nie. Elke woord van Anton het soos 'n skerp lem gesny, veral omdat dit waarhede was, waaraan hy self reeds op pad daarheen gedink het. Aandete is amper gereed, het Cecilia aangekondig en die spanning verbreek. Hoekom gaan sit ons nie aan tafel nie? Die eetkamer was aangrensend aan die sitkamer, eintlik dieselfde vertrek wat deur 'n bank verdeel is. Die tafel was gedek vir 5 mense met 'n geruite tafeldoek en eenvoudige eetgerei. Elise het teruggehardloop uit die badkamer en daarop aangedring dat Bernard langs haar sit. Ek wil my dinosaurusversameling na Aandete wys, het die dogtertjie gesê en die stoel vir haar oom getrek. Ek het 'n T-Rex wat brul as jy 'n knoppie druk. Die aandete het gespanne begin, maar Elise se teenwoordigheid het die atmosfeer verlig. Die dogtertjie het onophoudelik gepraat, stories van die skool vertel en gewys dat sy Rafal se welsprekendheid geërf het. Cecilia het pasta met tuisgemaakte sous voorgesit en Bernard het besef dat hy jare lank nie so iets eenvoudig en smaaklik geëet het nie. So Bernard, Amanda het my vertel dat jy die uitvoerende hoof van jou familie se maatskappy is, het Cecilia opgemerk in 'n poging om die stemming te verlig. Ja. Malan Eiendomme. Ons bou en bestuur hoë en kommersiële en residensiële geboue in Johannesburg, Kaapstad en Pretoria. Hoë end, het Anton herhaal met 'n tikkie sarkasme. Dinge wat families soos ons nooit sal kan bekostig nie. Pa, het Amanda weer gewaarsku. Wat is dit? Lieg ek nou? Die vierkante meter in Malan se projekte kos wat ek in 6 maande verdien. Bernard het sy vurk langs sy bord neergesit. Meneer Anton, ek verstaan u wantroue. Ek verstaan dit werklik. Ek het Rafal op maniere geval wat ek nooit sal kan herstel nie. Maar ek is nie hier om iemand se vergifnis te koop, of om my fortuin te vertoon nie. Nee. Anton het 'n wenkbrau gelig. Wat doen jy dan hier, behalwe om jou gewete te verlig? Bernard het na Elise gekyk, wat gelukkig geëet het, onbewus van die spanning tussen die volwassenes. Ek is hier omdat ek vandag besef het dat, nadat Rafal heen gegaan het, ek net 'n geldmaakmasjien geword het, het hy erken, die woorde het moeilik uitgekom. Ek werk 16 uur per dag, 7 dae per week. Ek het 'n woonstel wat lyk asof dit uit 'n dekoratietydskrif kom, maar waar ek nooit iemand ontvang nie. Ek versamel motors wat ek skaars bestuur. En toe ek vandag in Elise se oë gekyk het, het ek my broer se oë gesien wat my 'n tweede kans gee. 'n Swaar stilte het oor die tafel geval. Selfs Elise het opgehou eet en met nuuskierigheid na haar oom gekyk. Is my oë dieselfde as pappa se? Het sy gevra en die stilte verbreek. Bernard het geglimlag, verlig deur die onderbreking. Presies dieselfde. Blou soos die somerlig. En Isen is ook dieselfde. Dit kom van ons familie. Ons pa, jou oupa August, het dieselfde oë gehad. En sy ma voor hom. Elise het daardie inligting ernstig opgeneem. So dit is soos 'n ketting wat nooit breek nie. Presies, het Bernard saamgestem, beïndruk met sy niggie se waarneming. Dit is 'n genetiese tydlyn, Elise, het Amanda verduidelik en vir haar dogter geglimlag. Jy het dit op skool geleer, onthou jy? Hoe sommige eienskappe van ouers na kinders oorgedra word. Soos oupa Anton se krulle wat na mamma en toe na my oorgegaan het die dogtertjie trots afgesluit. Dis reg, prinses, het Bernard bevestig. Die aandete het voortgegaan en Bernard het opgemerk dat, ten spyte van die aanvanklike vyandigheid, Anton aandagtig elke interaksie tussen hom en Elise dopgehou het. Die ou man het hom nie vertrou nie en het redes daarvoor gehad, maar het blykbaar bereid gelyk om 'n kans te gee, hoe teesinnig ook al, ter wille van sy kleindogter. Na die nagereg, die pudding wat Bernard Cecilia gehelp het om voor te berei, volgens die resep wat sy ma gemaak het, toe hy en Rafal kinders was, het Amanda Elise gevra om gereed te maak om te slaap. Maar dis vroeg, het die dogtertjie geprotesteer. Dis 'n weksdag, Elide. Môre het jy skool. Maar oom Bernard het nou net gekom. En ek het nog nie eens my dinosourusse gewys nie. Bernard het saggies ingegryp. Wat van 'n ooreenkoms, prinses?
Jy gaan nou gereed maak om te slaap en ek beloof om 'n ander dag terug te kom om jou dinosaurusversameling te sien. Ons kan selfs die naweek na die Natuurhistoriese Museum gaan, as jou ma dit toelaat. Elide se oë het geskitter. Beloof. Padvinder se woord het hy verseker en die ou teken gemaak wat hy en Rafal as kinders gebruik het, deur sy hart met sy vinger te kruis. Elide het Bernard impulsief omhels. Dit was 'n vinnige en ongemaklike omhelsing, maar genoeg sodat hy 'n knop in sy keel gevoel het. Daardie klein lewe, soos Rafal, was nou sy belangrikste verbinding met sy broer. "Goeienag, oom," het Elide gesê en reeds na die badkamer gehardloop. "Ek sal haar help," het Cecilia aangebied en haar kleindogter gevolg. Toe net die drie, Bernard, Amanda en Anton, oorgebly het, het die ou man vorentoe in die stoel geleun en Bernard met kritieke oë bestudeer. "Weet jy wat my bekommer, Malan? Dit is nie net dat jy uit my kleindogter se lewe kan verdwyn nie. Dit is dat jy haar dalk wil koop." Hy het 'n gebaar gemaak wat die eenvoudige woonstel omvat het. "Kyk om jou rond. Ons is normale, werkende mense. Amanda begin nou in 'n argitekskantoor. Ek is afgetree weens ongeskiktheid. Cecilia werk as 'n kassier by 'n supermark. Ons doen wat ons kan om Elise gemak te gee." "Pa, jy hoef nie," het Amanda probeer onderbreek. "Laat my klaarmaak, dogter." Anton het nie sy blik van Bernard afgewy nie. "Dan kom jy aan met jou ingevoerde motor en jou ontwerperpak en beloof museums en waarskynlik duur speelgoed, reise, alles wat jou geld kan koop. En dan? Wat gebeur as jy heeltemal in haar lewe kom? Hoe sal Elide verstaan dat nie alles gekoop kan word nie?" Bernard het die ouer man se blik volgehou. "Ek respekteer u besorgdheid, meneer Anton. Opreg. Maar ek wil dit duidelik maak. Ek is nie hier om met julle te kompeteer vir Elide se liefde of om haar met duur geskenke te beïndruk nie." "Mooi woorde," het Anton skepties opgemerk. "Amanda het reeds die voorwaardes duidelik gemaak," het Bernard voortgegaan. "Dit gaan nie oor geld nie. Dit gaan oor tyd, teenwoordigheid. Glo my, ek het die boodskap verstaan." Amanda het die gesprek dopgehou, sigbaar ongemaklik, maar het nie ingegryp nie. "Laat ek dan direk wees," het Anton voortgegaan. "Hoe beplan jy om jou lewe as uitvoerende hoof te balanseer met die verbintenis om teenwoordig te wees in die lewe van 'n 4-jarige kind? Jy het self gesê jy werk 16 uur per dag. Kinders pas nie in die agendas van besige uitvoerende hoofde nie." Die vraag het Bernard soos 'n vuishou getref. Dit was 'n praktiese vraag wat hy nog nie ten volle oorweeg het nie. Hoe sou hy inderdaad sy lewe herorganiseer om Elise in te sluit? "Ek sal die nodige aanpassings maak," het hy geantwoord, met meer selfvertroue as wat hy gevoel het. "Ek het 'n bekwame span in die maatskappy. Ek kan meer verantwoordelikhede delegeer, my ure herstruktureer. En as daar 'n belangrike vergadering is op dieselfde tyd as die skool se aanbieding," het Anton uitgedaag. "Of as 'n belangrike belegger dieselfde aand as haar verjaardag wil aandete eet. Wat sal jy kies, Malan?" Voordat Bernard kon antwoord, het Amanda opgestaan. "Genoeg, pa." Bernard het die boodskap verstaan. Nou is dit aan hom om met dade te bewys dat hy kan nakom wat hy beloof. Sy het na Bernard gedraai. "Elise sal wil hê jy moet vir haar 'n storie lees voor slaaptyd. Dit is haar ritueel. Gee jy om?" "Natuurlik nie," het hy geantwoord, verlig oor die verandering van onderwerp. "Ek sal iets vir jou gaan haal," het Amanda gesê en in die gang verdwyn. Alleen gelaat, het Bernard en Anton mekaar in 'n gelaaide stilte aangekyk. "Kyk, meneer Anton, ek weet woorde beteken min op hierdie oomblik. Ek vra net 'n kans om te wys dat ek ernstig is." Die ou man het gesig, skielik baie moeg gelyk. "Rafal het baie van jou gepraat, weet jy? Selfs na die rusie. Hy het gesê jy was die slimste, die mees vasberade. Dat jy jou pa se plek ingeneem het toe jy nog feitelik 'n seun was." Anton het 'n pouse geneem. Hy het jou bewonder, selfs al het hy nie met jou keuse saamgestem nie. Bernard het 'n knyp in sy bors gevoel. "Ek het nie geweet nie." "Daar is baie wat jy nie weet nie, Malan. Rafal het 'n dagboek vir Elise gehou, weet jy? Hy het begin sodra hy van die swangerskap geweet het. Hy het stories, herinneringe, dinge geskryf wat hy wou hê sy moes weet as sy groot word." "Dagboek?" "Ja. En jy is daarin." "Baie keer."
Voordat Bernard hierdie inligting kon verwerk, het Amanda teruggekom met 'n klein hartebandboek en 'n leerafgebinde notaboek. Hierdie is Elise se gunsteling boek vir slaaptyd, het sy verduidelik en die kinderboek aan hom gegee. En dit sy het gehuiwer en die notaboek vasgehou, is die dagboek wat Rafal vir haar geskryf het. Daar is bladsye oor jou. Ek het gedink jy sal dit dalk later wil lees. Bernard het die notaboek met bewende hande ontvang. Dit was swaar gevul met die handskrif van sy broer wat hy so lanklaas gesien het. Dankie, was al wat hy kon sê. Oom Bernard? Ek is reg? Elise se stem het uit die kamer gekom. Amanda het effens geglimlag. Gaan. Sy wag vir jou. Bernard het opgestaan, steeds die dagboek en die kinderboek vasgehou, en het homself heeltemal buite sy gemaksone gevoel. Nommers, kontrakte, onderhandelinge, dit het hy bemeester. Maar om 'n slaaptydstorie vir 'n kind te lees, dit was onbekende terrein. Kamer aan die einde van die gang, het Amanda aangedui. Terwyl hy deur die smal gang gestap het, het Bernard meer foto's aan die mure gesien, Rafal met Elise as pasgeborene, Amanda swanger, die klein familie wat sy broer gebou het sonder dat hy dit geweet het. Daar was ook tekeninge van Elise op kleurvolle velle, versigtig geraam, asof dit kosbare kunswerke was. Die dogtertjie se kamer was klein, maar knus. Pastelkleurige mure, 'n bed met 'n eenvoudige baldakijn, rakke met boeke en speelgoed netjies georganiseer. Elise het reeds gelê, opgestopte dinosaurus omhels. Hierdie is Reg, het sy voorgestel en die speelding gewys. Papa het dit gegee, toe ek nog in mamma se maagie was. Bernard het gesluk. Dit is 'n baie oulike dinosaurus. Gaan meneer die storie van die klein prins lees? Dit is my gunsteling. Ja, ek sal, het hy geantwoord en op die rand van die bed gaan sit. Maar ek het nog nooit hierdie boek gelees nie. Elise se oë het groot geword, ongelowig. Nooit. Nie eers toe meneer klein was nie. Ek dink nie so nie. My pa dit wil sê, jou oupa August, het vir ons avontuurstories gelees, met seerowers en ontdekkingsreisigers. Die klein prins is ook 'n avontuur, het Elise uitgeroep. Hy reis deur verskeie planete. Bernard het die boek oopgemaak en homself vreemd senuweeagtig gevoel. Hy het begin lees, sy uitvoerende hoofstem wat gewoond was aan direksievergaderings het geleidelik versag om by die storie te pas. Soos die vertelling gevorder het, oor 'n prins wat sy planeet verlaat het op soek na vriendskappe, het Bernard gevoel hoe Elise nader aan hom kruip. Toe hy by die deel oor die jakkals en sy beroemde geheim kom, mens sien net goed met die hart, die essensiële is onsigbaar vir die oë, het hy besef dat die dogtertjie aan die slaap geraak het. Bernard het die boek saggies toegemaak. Hy het na sy slapende niggie gekyk, haar asemhaling sag, haar krulletjies oor die kussing versprei. Op daardie oomblik het iets in hom verander, asof 'n knoop wat jare lank styf vas was, uiteindelik begin losmaak het. Goeienag, prinses, het hy gefluister en versigtig opgestaan om haar nie wakker te maak nie. Toe hy die kamer verlaat, het hy Amanda in die gang aangetref. Het sy geslaap, het sy saggies gevra. Ja. In die middel van die storie. Amanda het geglimlag. Dit gebeur altyd. Môre sal sy vra dat jy voortgaan van waar jy opgehou het. Môre. Wel, nie letterlik môre nie. Maar die volgende keer. Amanda het sy gesig bestudeer. Daar sal 'n volgende keer wees, is dit nie, Bernard? Hy het na die dagboek in sy hande gekyk, toe na die kamerdeur waar Elise geslaap het. Ja, Amanda? Beslis sal daar wees. Bernard se woonstel het die boonste 2 verdiepings van een van Johannesburg se mees eksklusiewe geboue beslaan. Marmervloere ingevoer uit Italië, kunswerke deur bekende kunstenaars, meubels ontwerp deur bekroonde argitekte, alles gekies deur 'n bekroonde binneversierder wat hy skaars geken het. Dit was 'n plek wat in argitektuurtydskrifte verskyn het, maar wat nooit soos 'n tuiste gevoel het nie. Daardie aand, sittend op die reuse wit leerbank met Rafal se dagboek in sy hande, het die leegheid van die woonstel nog groter gelyk. Hy het 'n duur wysky geskink, maar die glas het onaangeraak op die koffietafel gebly. Kom ons doen dit, het hy vir homself gemompel en uiteindelik die leerafgebinde notaboek oopgemaak. Die eerste bladsy het slegs 'n eenvoudige opdrag gehad, in Rafal se elegante handskrif, vir my dogter, wat ek nog nie ontmoet het nie, maar reeds meer as enigiets liefhet. Mag hierdie woorde jou help om my te leer ken wanneer ek nie teenwoordig kan wees nie. Bernard het 'n knop in sy keel gevoel.
Hy het die bladsy omgeblaai. 16 Maart 2022. Vandag het ons ontdek dat jy bestaan, kleintjie. Jou ma het die toets gisteraand gedoen, maar ons het gewag tot vanoggend om dit te bevestig. Ons is stralend. Ek stel my reeds voor hoe jy sal wees. Miskien het jy jou ma se krulle, of wie weet my blou oë. Ek kan nie wag om jou te ontmoet nie. Die volgende bladsye het die ontwikkeling van die swangerskap, die verwagtinge, die planne vir die toekoms vertel. Rafal het geskryf oor die mediese afsprake, oor hoe hy persoonlik die baba se kamer geverf het, oor die name wat hulle oorweeg het. 12 Mei 2022. Vandag het ons ontdek dat jy 'n dogtertjie is. Ons het reeds 'n naam, Elise. Dit was jou ma se idee en ek het dit perfek gevind. Sterk, soet met persoonlikheid. Elise Du Plessis Malan. Ek hoop jy hou daarvan. Bernard het nog 'n paar bladsye omgeblaai en sy broer se woorde ingeneem. Die dagboek was nie net 'n rekord van gebeure nie, maar ook 'n bewaarplek van herinneringe aan die broer se kinderdae, lesse wat Rafal aan sy dogter wou oordra, stories oor die grootouers wat sy nooit sou ken nie. Toe het 'n spesifieke inskrywing sy aandag getrek. 23 Mei 2022. Vandag het ek weer jou oom Bernard probeer bel. Hy het nie geantwoord nie. Ek het reeds 3 boodskappe by sy sekretarisse gelos, boodskappe en 'n posse gestuur. Niks. Ek dink die wrok tussen ons is dieper as wat ek gedink het. Ek wil hê jy moet iets belangriks van jou oom weet, Elise, hy is 'n buitengewone man. Hy het 'n hele maatskappy op 24-jarige ouderdom oorgeneem toe ons ouers verloor het. Hy het vir my gesorg, verseker dat ek alles gehad het, opvoeding, gemak, geleenthede. Hy het gewerk terwyl hy gestudeer het net 4 uur per nag geslaap. Alles om die familie se nalatenskap te behou. Ons het gestry omdat ek my eie pad wou volg, en hy het dit as verraad gesien. Diep binne, dink ek Bernard het nooit die kans gekry om te ontdek wie hy werklik is nie, behalwe die rol wat hy so jonk aangeneem het. Terwyl ek van argitektuur kon droom, was hy vasgevang in enorme verantwoordelikhede. Ek hoop julle sal mekaar eendag ontmoet. Hy sal jou aanbid, ek is seker. En wie weet of jy hom kan wys wat ek jare geneem het om te verstaan, dat lewe nie net gaan oor die bou van ryke nie, maar oor die bou van oomblikke. Hy het dit meer nodig as enige iemand anders. Bernard het die dagboek vir 'n oomblik toegemaak, onbekwaam om voort te gaan. Trane het sy visie vertroebel. Hy het opgestaan, na die venster geloop wat die hele muur beslaan het, en 'n panoramiese uitsig oor die verligte stad gebied het. Johannesburg het daaronder gepols, miljoene lewens verstrengel, en hy het homself nog nooit so alleen gevoel nie. Rafal het hom nie gehaat nie. Selfs na die risie, selfs na die stilte, het sy broer hom nog liefgehad, het nog in hom geglo. En nou was hy vir ewig afwesig en het 'n dogter agtergelaat wat Bernard skaars geken het en 'n stel waarhede wat hy nie voorbereid was om in die gesig te staar nie. Hy het na die bank teruggekeer en meer bladsye geblaai. Daar was daaglikse inskrywings, sommige kort, ander lank. Rafal het geskryf oor sy vrese en hoop as pa, oor hoe hy hom Elise sien groot word het, oor die familietradisies wat hy wou behou. 2 Junie 2022. Ek het Sondag kaartjies vir die Kaizer Chiefs gekoop. Ek gaan môre sonder kennisgewing by Bernard se kantoor opdaag. Ek sal die ultraklank en die kaartjies saambring. Hy het altyd van sokker gehou, van dat hy klein was. Ek onthou hoe ons pa ons na die wedstryde geneem het, ons 3 wat saam geskree het toe die span 'n doel aangeteken het. Dit is tyd om Brett te herbou. Ek wil hê jy moet groot word en jou oom ken. En ek wil my broer terug hê. Die inskrywing het daar geëindig. Dit was die laaste in die dagboek. Die dag voor die ongeluk wat Rafal geneem het. Bernard het die notaboek toegemaak, onbekwaam om verder te lees. Sy selfoon het op die tafel vibreer. Dit was 'n boodskap van sy assistent, wat hom herinner het aan die vergadering met Japanese beleggers om 7 uur die volgende oggend. Miljoene dollar onderhandeling wat hy maande lank voorberei het. Op dieselfde oomblik het nog 'n boodskap gekom, hierdie een van Amanda, met 'n foto van Elise wat slaap, 'n opgestopte dinosaurus omhels, en 'n eenvoudige boodskap, sy vra reeds wanneer oom terugkom. Bernard het lank na die 2 kennisgewings gekyk. Aan die een kant, die wêreld wat hy noukeurig oor jare gebou het, aan die ander kant, moontlikheid wat hy nooit oorweeg het nie. Albei het 'n besluit geëis. Hy het diep asem gehaal en begin om 'n epos aan sy uitvoerende span te tik.
Die volgende oggend was die kantoor van Malan Eiendomme in beroering. Uitvoerende hoofde het haastig deur die gange geloop, sekretarises het onophoudelik telefone beantwoord, en in die middel van alles was Bernard so kalm soos hulle hom nog nooit gesien het nie. So, om op te som, het hy aan Karel Morkel, sy finansiële direkteur en jaarlange vriend, verduidelik: "Ek wil hê jy moet die vergadering met die Japannese oorneem. Jy ken die syfers beter as enige iemand anders. Bernard, jy het hierdie onderhandeling vir maande voorberei," het Karel verbouwereerd aangevoer. "Dit is die grootste kontrak van die jaar. Wat kan belangriker wees?" Bernard het effens geglimlag. "Ek het 'n onuitstelbare familieverbintenis." Familie. Sedert wanneer het jy familieverbintenisse? Jy het nog nie 'n dag afgeneem sedert Karel het stilgehou en besef wat hy sou sê. Sedert my broer se begrafnis, het Bernard voltooi, sonder om hom te laat afskrik. Presies. En dit moet verander. Hy het 'n leer aan Karel gegee. Alles is hier, onderhandelingspunte, grense vir toegewings, minimum aanvaarbare voorwaardes. Ek vertrou jou. Voordat Karel weer kon protesteer, het Bernard se sekretarisse by die deur verskyn. "Meneer Malan, u motor wag." "Dankie, Christina." En kanselleer my Dinsdag aan vergaderings vir die volgende wel, onbepaald." Elke Dinsdag, het Christina verbaas gevra. "Maar wat van die beleggingskomitee? Ons sal dit na 'n ander dag herskeduleer. Dinsdae-aande is nou heilig." Terwyl hy die kantoor verlaat het, het Bernard verbaasde blikke gevoel wat hom gevolg het. In 15 jaar aan die hoof van die maatskappy het hy nog nooit 'n belangrike onderhandeling gedelegeer nie, wat nog te sê herhalende vergaderings gekanselleer nie. Iets was besig om te verander en almal kon dit voel. Elise se kleuterskool was in 'n stil woonbuurt, 'n paar blokke van Amanda se woonstel af. Dit was 'n kleurvolle gebou met 'n klein speelparkie voor en kindertekeninge wat die vensters versier het. Bernard het sy motor geparkeer en het homself dadelik misplaas gevoel tussen die skoolbusse en gesinsmotors. Hy het Amanda per boodskap in kennis gestel dat hy Elise by die skool sou kom haal. Sy het verbaas gelyk, maar het ingestem en verduidelik dat sy by 'n belangrike vergadering in die argitekskantoor was en dat haar ma gewoonlik Elise kom haal het. Toe hy die skoolterrein binnegaan, het hy homself nog meer ongemaklik gevoel. Ma's het in klein groepies gesels, sommige nannies het rugsakke en kosblikke georganiseer, pa's het met kleiner kinders gespeel terwyl hulle vir ouer broers en susters gewag het. Dit was 'n heeltemal vreemde wêreld vir hom. "Kan ek help?" 'n middeljarige dame, waarskynlik 'n onderwyseres, het genader. "Ek wag vir Elise Duplessis," het hy geantwoord, ongemaklik in sy onberispelike pak. "Ek is haar oom." Die vrou het hom nuuskierig bestudeer. "Ag, die oom van Johannesburg. Elise het vandag van u gepraat tydens die kringtyd. Sy het gesê u oom het oë soos hare en sal haar na die dinosaurusmuseum neem." Bernard het geglimlag. "Dit is ek." Sy is besig om 'n skilderaktiwiteit te voltooi. Die kinders gaan oor 5 minute uit. U kan daar wag." Sy het na 'n houtbankie onder 'n boom gewys. Terwyl hy gewag het, het Bernard die beweging rondom hom dopgehou. Daar was 'n bekendheid tussen die mense, groete, gesprekke oor kinders se aktiwiteite, reëlings vir naweke. Dit was 'n gemeenskap, iets wat hy sedert sy universiteitsdae nie ervaar het nie. "Oom Bernard?" Elise se entoesiastiese stem het hom uit sy gedagtes geruk. Sy het aangehardloop gekom, 'n pers rugsak op haar rug en 'n kleurvolle papier in haar hand. Sy het die skooluniform aangehad, 'n wit hemp met die logo en 'n vlootblou kortbroek, en haar hare was in 2 slordige vlegsels vasgemaak. "Hallo, prinses." Bernard het neergekniel om haar te ontvang, onverskillig teenoor die vuilheid wat sy Italiaanse pak kon besmet. Elise het hom impulsief omhels en nog nat verfmerke op sy wit hemp gelaat. "U het regtig gekom. Ek het vir almal gesê my oom sou my vandag kom haal, maar Julia het my nie geglo nie." "Wie is Julia?" het Bernard gevra en haar gehelp om haar rugsak reg te stel. "My beste vriendin. Sy het gesê ooms haal nie niggies by die skool af nie, net ouers. Maar ek het gesê my oom is anders." Bernard het 'n warmte in sy bors gevoel wat hy nie geken het nie. "Jou ma het my vertel dat jou ouma jou gewoonlik kom haal." "Ja, ouma Cecilia. Maar vandag het sy saam met oupa na die dokter gegaan." Elise het die papier wat sy gedra het, aangebied. "Kyk, ek het 'n tekening vir u gemaak."
Dit was 'n skildery van 2 stokfiguurtjies, 'n groot een in 'n pak en 'n klein een in 'n rokkie, albei met oordrewe blou oë. Bo hulle in ongelyke kinderletters was geskryf: ek en my oom. Dis pragtig, Elide. Ek sal dit in my kantoor plaas. Regtig. Haar oë het geskitter. Op die plek waar hy werk. Op die belangrikste plek, waar almal dit kan sien. Sy het tevrede geglimlag en toe sy hand getrek. Gaan ons nou na die dinosaurusmuseum. Bernard het na sy horlosie gekyk. Dit was byna 4 uur die middag en volgens Amanda het Elise gewoonlik 'n peselhappie geëet en dan haar huiswerk gedoen sodra sy van die skool afgekom het. Wat van ons volg eers die normale roetine? Peselhappie, huiswerk en dan praat ons met jou ma oor die museum vir die naweek. Vandag het ek gedink om jou my woonstel te laat sien, as jy wil. Is u woonstel groot? Het dit 'n swembad? Het dit 'n videospelletjie? Die vrae het vinnig agtereenvolgens gekom terwyl hulle na die motor gestap het. Dit is nogal groot, ja. Dit het nie 'n swembad in die woonstel nie, maar die gebou het een. En nee, ek het nie 'n videospelletjie nie. Hy het haar gehelp om in die motor te klim en haar veiligheidsgordel vasgemaak. Maar ek het 'n ongelooflike uitsig oor die stad. Jy kan byna die hele Johannesburg sien. Tydens die rit het Elise onophoudelik gepraat oor haar dag op skool, oor juffrou Denise wat die beste stories vertel het, oor hoe sy geleer het om die letter K te skryf en hoe haar vriend Pieter 'n pad na die wetenskapklas gebring het. Bernard het besef dat hy nog nooit na iemand met soveel aandag geluister het nie. Elke detail, elke intonasie in Elise se stem het belangrik gelyk, 'n klein venster na die wêreld wat Rafael nooit kon ken nie. En u, oom, wat het u vandag gedoen, het sy skielik gevra. Die vraag het Bernard onkant gevang. Niemand behalwe sy assistent het in sy roetine belang gestel nie. Wel, ek het vanoggend 'n vergadering gehad, 'n paar belangrike dokumente onderteken en toe vroeër gegaan om jou by die skool te kom haal. Het u vandag 'n gebou gebou? Bernard het geglimlag. Nee, prinses. Dit neem lank om geboue te bou, soms jare. Ek sorg meer vir die besigheid, die geld, die mense wat saam met my werk. Is dit lekker? Dit is uitdagend. Hy het 'n oomblik gedink. Maar vandag, om jou by die skool te kom haal, was die beste deel van my dag. Sy het tevrede geglimlag en weer by die venster uitgekyk en die stad dopgehou wat verbygaan. Toe hulle by Bernard se gebou aankom, het die portier en die kondominiumpersoneel met verbasing gekyk na die dogtertjie wat die altyd eensame sakeman vergesel het. In die privaat huisbak wat direk na sy woonstel gegaan het, was Elise gefassineer met die knoppies en die ligte. "Sjoe," het sy uitgeroep toe die deure direk in die woonstel se sitkamer oopgegaan het. "U woon in 'n kasteel." Die vergelyking was nie ver van die werklikheid nie. Die duplex het 'n dubbelvolume plafon in die hoofsitkamer gehad, met vensters van vloer tot plafon wat 'n panoramiese uitsig oor Johannesburg gebied het. Die drywende metaaltrap het na die tweede vlak gelei, waar Bernard se slaapkamers en kantoor was. "Dit is nie 'n kasteel nie, dit is net 'n groot woonstel," het hy verduidelik en haar gehelp om haar rugsak uit te trek. "Maar dit het geen kleure nie," het Elise opgemerk en na die meubels in swart, wit en grys gekyk. "Dit lyk soos 'n tekening sonder kleurpotlode." Die opmerking het Bernard laat lag. "Ek dink jy is reg, 'n professionele binneversierder het dit alles gekies, weet jy." "Wat is 'n professionele binneversierder?" "Dit is iemand wat mense aanstel om huise mooi te maak." Elide het haar neus gefrons. Maar hy het die kleure vergeet. Bernard het die woonstel vir haar gewys en deur die kind se oë besef hoe onpersoonlik die plek was. Daar was geen familiefoto's, voorwerpe met stories, aanduidings dat iemand werklik daar gewoon het nie. Dit was 'n vertoonlokaal, nie 'n tuiste nie. In die kombuis, wat hy selde gebruik het, het hy 'n peselhappie vir Elide voorberei, 'n kaasbroodjie en lemoensap. Daarna het hy haar met haar huiswerk gehelp en vel met skryfoefeninge wat sy moes voltooi. "My ma help my altyd," het Elide verduidelik, gekonsentreer om die letter K herhaaldelik te vorm. "Maar soms help oupa ook, as sy been nie te seer is nie." "En u oupa, word hy baie siek?" het Bernard versigtig gevra. "Soms. Hy moet elke dag inspuitings kry vir die suiker in sy bloed. En hy mag nie soetgoed eet nie, arme ding." Sy het Bernard ernstig aangekyk. "Dis hoekom ouma so hard werk, weet jy. Om die medisyne te koop wat baie duur is."
Bernard het geknik en die inligting ingeneem. Hy het onthou hoe Anton moeg gelyk het, hoe hy 'n kierie gebruik het en hoe Cecilia uitgeput gelyk het selfs na 'n dag se werk. Weet u wat sou lekker wees, het Elise gevra en die laaste keer op die vel voltooi. As hy elke Sondag by ons huis kom middagete eet. Ons eet altyd saam Sondagmiddagete. Oupa braai as hy goed voel en ouma maak pudding vir nagereg. Dit sal wonderlik wees, prinses. Ek sal met jou ma daaroor praat. Toe hulle die huiswerk voltooi het, het Bernard Elise sy tuiskantoor gewys, 'n formele omgewing met boekrakke van vloer tot plafon, meestal oor besigheid en ekonomie, en 'n soliede houtafel met 'n hoë tegnologie rekenaar. Kyk, ek sal jou tekening hier plaas, reg op my tafel, het hy gesê en 'n leë fotoraam geneem en 'n tydelike ondersteuning vir die tekening geïmproviseer. Dit was die enigste persoonlike voorwerp in die hele vertrek. Nou sal almal wat hier inkom sien dat ek die niggie is, het Elise trots verklaar. Bernard se telefoon het gelei. Dit was Amanda? Hallo Amanda? Ja, alles is goed. Ek het Elise gebring om my woonstel te sien. Ons het reeds 'n peselhappie geëet en die huiswerk voltooi. Ja, natuurlik, ons is reeds op pad. Toe hy ophou praat, het hy vir Elise verduidelik, jou ma is op pad huis toe van die werk. Ons sal haar by jou huis ontmoet, okay. Op pad terug het Bernard gevra, Elise, sou jy graag wou hê ek moet vanaand weer vir jou lees? Ons kan die storie van die klein prins voortsit. Die dogtertjie se gesig het verlig. Ja. En u kan ook saam met ons eet. Ouma gaan weer pasta maak, dit is my gunsteling. Dit klink wonderlik. Toe hulle by Amanda se gebou aankom, het sy hulle reeds by die ingang gewag. Elise het na haar ma gehardloop en dadelik begin vertel van haar middag met Bernard. Hy het 'n reuse woonstel, mamma. Dit lyk soos 'n kasteel, maar sonder klere. En hy het beloof om my tekening in sy kantoor te plaas. Amanda het geglimlag en na Bernard gekyk met 'n uitdrukking wat verrassing en dankbaarheid gemeng het. Dankie dat jy haar kom haal het. Ek het nie verwag dat jy regtig sou gaan nie. Hoekom nie? Sy het haar skouers opgetrek. Eerlik. Omdat uitvoerende hoofde soos jy gewoonlik belangriker dinge het om te doen as om kinders by die skool af te haal. Nie meer nie, het Bernard eenvoudig geantwoord. Ek het vanoggend die belangrikste vergadering van die semester gedelegeer. Ek heroorweeg baie dinge, Amanda. Sy het hom vir 'n oomblik bestudeer, asof sy sy opregtheid probeer bepaal het. Wel, dit lyk asof jy 'n aanhanger het sy opgemerk en na Elise gewys, wat reeds die trappe opgeklim het en vir haar ouma geroep het. En kan ek bly vir aandete, het Bernard gevra. Elise het my genooi, maar ek verstaan as dit te laat is. My ma maak altyd ekstra kos. En ek dink my pa sal die gesprek van gister wil voortsit. Amanda het effens geglimlag. Is jy voorbereid op nog 'n ondervraging? Heeltemal, het Bernard geantwoord. Trouwens, ek wil graag 'n idee met julle bespreek. Terwyl hulle die trappe agter Elise opgeklim het, het Bernard besef dat hy vir die eerste keer in jare uitsien na 'n familieaandete. Die idee wat gedurende die middag met Elise in sy gedagtes begin vorm het, moes gedeel word, en meer as dit, moes in praktyk gebring word. Die uitvoerende hoof wat bekend was vir sy koue in onderhandelinge, het nou 'n warmte in sy bors gevoel wat hy nie ervaar het sedert voor sy broer se dood nie. Hy het 'n niggie gehad. En miskien, net miskien, kon hy 'n familie hê. In die weke wat gevolg het Bernard se roetine drasties verander. Die man wat voorheen net vir werk geleef het nou verpligtinge gehad wat geen sakevergadering kon vervang nie. Dinsdae het amptelik 'n Pizza-dag geword, 'n heilige ritueel wat begin het toe Elise terloops genoem het dat haar pa elke week tuisgemaakte pizzas gemaak het. Bernard, wat skaars 'n eier kon braai, het kookboeke gekoop, aanlyn video's gekyk en in die geheim in sy woonstel geoefen voordat hy hom in Amanda se kombuis gewaag het. Ek dink hierdie deeg het meer meel nodig, het Cecilia vriendelik opgemerk terwyl Bernard gesukkel het met 'n taai mengsel wat geweier het om vorm aan te neem. Of dalk minder water, het Amanda bygevoeg en probeer om nie te lag vir die gefrustreerde uitdrukking van haar swaar, wat meel tot in sy wenkbroue gehad het nie. Laat ek help, oom. Elise, in 'n pink voorskoot wat soos 'n kappie op haar gelyk het haar handjie sonder aarseling in die deeg gesteek. Ons moet die deeg so vryf, kyk. Bernard het met bewondering gekyk hoe sy niggie die deeg manipuleer met 'n natuurlikheid wat net van gereelde oefening kon kom. Selfs Anton,
wat nog steeds 'n sekere voorbehoud gehandhaaf het, het beïndruk gelyk met Bernard se vasberadenheid. Ten minste gee jy nie maklik op nie, het die ou man opgemerk, sittend by die kombuistafel en die meeltaas dopgehou. Rafal was ook so volhardend. Die opmerking, hoe eenvoudig ook al, het Bernard se hart verwarm. Enige positiewe vergelyking met sy broer was 'n groter kompliment as enige professionele erkenning wat hy al ontvang het. Hy het die beste pizzas gemaak, het Anton voortgegaan, sy blik het in herinneringe verdwaal. Hy het 'n triek gehad met die tamatiesous. Hy het 'n bietjie heuning bygevoeg om die suurheid te sny. Heuning, het Bernard verbaas gevra. Ek het nog nooit daarvan gehoor nie. My ma se idee, het Amanda verduidelik. Familieresep wat sy vir hom geleer het. Rafal het dit in die dagboek aangeteken, in die resepte afdeling. Hy het gesê hy wil hê Elise moet groot word en die smake van sy kinderdae ken. Is daar resepte in die dagboek? Bernard het nog nie al die bladsye klaar gelees nie. Daar is baie in daardie dagboek, het Amanda geantwoord. Rafal wou hê dit moes 'n volledige gids vir Elise wees. Familiegeskiedenis, lewenslesse, resepte, selfs 'n lys flieks wat hy saam met haar wou kyk as sy groot word. Die vermelding van die dagboek het 'n oomblik van kontemplatiewe stilte gebring, wat slegs onderbreek is deur die geluide van Elise, nog gekonsentreer op die deeg. Ek is klaar, mamma. Nou moet dit groei. Dis reg, my lief. Intussen kom ons berei die bestanddele voor. Die pizza-aand het meer geword as 'n eenvoudige maaltyd, dit was 'n weeklikse viering, 'n brug tussen die verlede en die hede. 'n Tradisie wat Rafal begin het en wat Bernard nou voortsit, en Elise verbind met die pa wat sy nooit geken het nie. Op Sondag het Bernard by die familie aangesluit vir middaggetes wat tot in die middag gestrek het. Geleidelik het die formele lig tussen hom en die diplessiese verdwyn. Cecilia het die resepte begin bære waarvan hy die meeste gehou het. Anton het hom soms genooi om sokker op die klein televisie in die sitkamer te kyk, en Amanda het stories van Rafal begin deel wat sy nooit vir iemand vertel het nie. Hy was bang vir nare, weet jy, het sy eendag vertel terwyl hulle saam skottelgoed gewas het. 'n Volwasse man, en hy het bleek geword net as hy naby 'n sirkus gekom het. Ek het dit nie geweet nie, het Bernard gelag. Toe ons kinders was, het ons een keer na 'n sirkus gegaan. Hy het gesê hy het maagpyn en het die hele tyd aan ons pa vasgeklou. Nou maak dit sin, het Amanda uitgeroep. Hy wou nooit na daardie straatfees met nare gaan nie. Hy het gesê dit was te kommersieel. Hierdie klein openbarings het die legkaart wat Rafal was, gevul, 'n portret wat Bernard besef, het hy nooit heeltemal gesien het nie. Sy broer was veel meer as die rebelse jong man wat die familiebesigheid verlaat het. Hy was 'n komplekse, passievolle man, met vrese en drome wat Bernard nooit die moeite gedoen het om werklik te leer ken nie. In die kantoor was Bernard se transformasie ewe opvallend. Karel, sy finansiële direkteur, was die eerste om kommentaar te lewer. Jy het vandag in 'n raadsvergadering geglimlag, het hy opgemerk en Bernard se kantoor binnegekom sonder om te klop, soos sy gewoonte was. Die ou mense het byna 'n hartaanval gekry. Ek glimlag, het Bernard homself verdedig en 'n paar dokumente onderteken. Nee, jy het nie geglimlag nie. Jy het jou tande gewys toe jy besighede gesluit het, soos 'n haai. Dit was anders. Dit was 'n opregte glimlag. Bernard het sy skouers opgetrek, maar kon die verandering nie ontken nie. Iets fundamenteel was besig om in hom te verander. Wat gaan met jou aan? In elk geval, het Karel gevra en in die leunstoel voor die tafel gaan sit. Eers delegeer jy 'n deurslaggewende onderhandeling, dan begin jy stiptelik om 5 uur die kantoor verlaat, nou glimlag jy in vergaderings. Is jy terminaal siek en het jy my nie vertel nie? Ek is goed, Karel, het Bernard ernstig geantwoord. Ek is net besig om prioriteite te herrangskik. Prioriteite herrangskik? Jy is Bernard Malan. Die enigste prioriteit wat jy nog altyd gehad het, was die maatskappy. En dit was 'n fout, het Bernard erken en homself verras met die gemak van die belydenis. Ek het onlangs ontdek dat ek 'n niggie het. Rafal se dogter. Karel het bleek geword. Jou broer wat? Ja. Hy het 'n dogter gehad wat ek nooit geken het nie. Sy is nou 4 jaar oud. My God, Bernard. Hoekom het jy my nooit vertel nie? Omdat ek self eers 'n paar weke gelede uitgevind het. En ek probeer deel wees van haar lewe. Karel het sy vriend vir 'n lang oomblik dopgehou. So, dit is dit.
Word jy nou 'n familieman? Die vraag het in die lug gehang en Bernard het besef dat dit inderdaad presies was wat gebeur het. Hy, die onverbeterlike vrygesel, die meedoenlose werkverslaafde, het die waarde ontdek om aan iets groters as sy ambisie te behoort. Ek dink so, het hy uiteindelik erken. En weet jy wat? Dit is die beste ervaring van my lewe. Karel het sy kop geskud, ongelowig, maar met 'n glimlag op sy lippe. Wel, dit verduidelik die foto op jou tafel. Ek het gedink jy is deur 'n nuwe binneversierder vervang. Bernard het na Elise se tekening gekyk, nou professioneel geraam, wat 'n prominente plek op sy tafel ingeneem het. Dit was nie meer die enigste persoonlike item nie, daar was ook 'n foto van hom met Elise in die park, geneem die vorige naweek, en 'n klein opgestopte dinosaurus wat sy daarop aangedring het, moes na oom kyk tydens werk. Van werk gepraat, het Bernard voortgegaan en teruggekeer na die dokumente. Ek het jou hulp nodig met iets belangriks. Wat? Om op die laaste nippertjie 'n oppasser te kry, het Karel geskerts. Nee. Ek wil hê jy moet tydelik die presidentsie van die maatskappy oorneem. Karel se glimlag het onmiddellik verdwyn. Wat? Vir 3 maande. Ek moet my werklading verminder en jy is die enigste wat ek hiervoor vertrou. Bernard, is jy ernstig? Jy het in 15 jaar nooit meer as 'n week vakansie geneem nie. Dit is nie vakansie nie, het Bernard reggestel. Ek sal aanhou werk, maar op 'n verminderde basis. Belangrike vergaderings, strategiese besluite sal steeds deur my gaan. Maar die dag tot dag sal joune wees. Mag ek vra hoekom? Bernard het gehuiwer toe 'n laai oopgemaak en 'n koevert uitgehaal. Dit gaan oor Elide se oupa, Anton. Hy het gevorderde diabetes en die behandelings wat deur die openbare gesondheidstelsel beskikbaar is nie voldoende nie. Daar is 'n gespesialiseerde kliniek in Johannesburg wat nuwe protokolle toets, maar dit is duur, het Karel voltooi. Baie. En hulle is te trots om my direkte hulp te aanvaar. Veral Anton. So jy gaan minder werk om meer teenwoordig te wees, om hul vertroue te wen, om 'n manier te vind om te help sonder om iemand se trots te skaad. Bernard het gesug. En omdat ek besef het dat die maatskappy sonder my 24 uur per dag sal oorleef, maar Elise het nou 'n teenwoordige oom nodig. Karel het sy vriend vir 'n lang oomblik bestudeer. Jy het werklik verander. Ten goeie, hoop ek. Beslis ten goeie. Karel het sy hand uitgesteek. Beskou dit as afgehandel. Ek sal tydelik oorneem, maar met een voorwaarde. Watter een? Ek wil hierdie niggie ontmoet wat reg gekry het, wat geen raadgewer of terapeut in 15 jaar kon regkry nie, om Bernard Malan te vermenslik. Bernard het gelag en sy vriend se hand geskud. Ooreengekom. Aan die einde van daardie week het Bernard almal verras deur met kaartjies vir die Natuurhistoriese Museum op te daag. Dit was Saterdagoggend en hy het by die Du Plessis se woonstel aangekom met 'n piknikmandjie wat deur 'n chef voorberei is. Dinosaurus Museum, het Elise geskree en van vreugde gespring toe sy die kaartjies sien. "U het onthou, oom." "Natuurlik het ek onthou, prinses, 'n belofte is 'n skuld." Ons almal, het Cecilia verbaas gevra toe sy sien dat daar 5 kaartjies was. "Die hele familie," het Bernard bevestig. "En daarna sal ons 'n piknik in die botaniese tuine hou. Die weer is vandag perfek." Amanda het Bernard nuuskierig dopgehou. "Het jy dit alles beplan?" "Tot in die fynste detail," het hy geantwoord, met 'n glimlag wat hy voorheen slegs vir suksesvolle onderhandelinge gereserveer het. "Ek het selfs nagegaan of die museum voldoende toeganklikheid vir meneer Anton het." Die ou man, wat net die kamer met sy kierie binnegekom het opreg geraak gelyk. "U hoef u nie oor my te bekommer nie, jong man." "Natuurlik moes ek. Familie is familie." Die woorde het in die lug gehang, gelaai met betekenis. Dit was die eerste keer dat Bernard eksplisiet na hulle as sy familie verwys het, en die impak was sigbaar op almal. Die uitstappie was 'n sukses. Elise het van uitstalling tot uitstalling gehardloop, gefassineer deur die enorme dinosaurus-skelette en die dioramas van vervloë tye. Bernard, wat die afgelope dae obsessief oor paleontologie gestudeer het almal beïndruk met sy nuut verworwe kennis. Die Tyrannosaurus Rex het kort arms gehad omdat hy dit nie nodig gehad het om te jag nie, het hy vir Elide verduidelik, wat met groot oë geluister het. Hy het hoofsaaklik sy kragtige kake gebruik. "Hoe weet u dit alles, oom?"
Ek het hierdie week baie boeke gelees. Ek wou al jou vrae kon beantwoord. Anton, wat hulle in 'n stadiger tempo gevolg het, ondersteun deur Amanda, het die interaksie dopgehou met 'n mengsel van verrassing en onwillige goedkeuring. Tydens die piknik later het hy langs Bernard gesit terwyl die vroue en Elise die eende by die dam gevoer het. Jy doen regtig moeite, het die ou man opgemerk. Ek probeer, het Bernard erken. Dit is nie altyd maklik nie. Ek het 15 jaar se gewoontes om te verander. Dit is 'n goeie verandering, het Anton opgemerk. Rafal sou bly gewees het om dit te sien. Die vermelding van sy oorlede seun se naam het nog steeds 'n skaduwee van hartseer in die ou man se oë gebring, maar daar was ook 'n kalm aanvaarding wat voorheen nie teenwoordig was nie. Ek hoop so, het Bernard geantwoord. Ek het elke aand die dagboek gelees. Dit is soos asof hy my op een of ander manier lei. Anton het geknik, begrypend. Daardie dagboek was die grootste bewys van liefde wat ek nog gesien het. 'n Man wat vir 'n dogter skryf wat hy geweet het hy dalk nie sou sien groot word nie. Hoeso, het Bernard verward gevra. Rafal het nie geweet dat hy sou. Anton het diep gesug. Rafal het 'n voorgevoel gehad, Bernard. Ek kan dit nie verduidelik nie, maar in die laaste maande het hy alles begin organiseer asof hy homself voorberei het. Die dagboek, die lewensversekering wat hy stiekem van Amanda afgesluit het my selfs geleer om basiese dinge in die huis te herstel wat hy altyd versorg het. Hy het dit nooit in die dagboek genoem nie. Natuurlik nie. Hy sou nie sy dogter met voorgevoelens bang maak nie. Maar hy het my een keer gesê, 'n paar weke voor die ongeluk, meneer Anton, as iets met my gebeur, beloof dat u sal probeer om my broer terug te bring na die familie. Ek het gesê hy is dom, dat niks sou gebeur nie. Die ou man het 'n pouse geneem, geëmosioneerd. Nou sien ek dat hy reg was oor alles. Bernard het 'n knop in sy keel gevoel. Die idee dat Rafal op een of ander manier sy heengaan voorsien het, was te pynlik om te oorweeg. Maar daar was ook iets vertroostends daarin om te weet dat sy broer vertrou het dat hy uiteindelik sy weg terug na die familie sou vind. Ek wou daardie oproepe beantwoord het Bernard bely, sy stem byna 'n fluistering. En ek wou Rafal oortuig het om meer aan te dring, het Anton geantwoord. Ons almal het spyt, seun. Die vraag is wat ons van hier af doen. Dit was die eerste keer dat Anton hom seun genoem het, en die impak van daardie eenvoudige woord was diep. Bernard het besef dat hy nie net aanvaarding aangebied word nie, maar ook 'n kans op genesing vir hulle almal. Daar is iets wat ek met u wil bespreek, het Bernard gesê en die oomblik van verbinding benut. Dit gaan oor u diabetesbehandeling. Onmiddellik het Anton se gesig verhard. Ek het nie liefdadigheid nodig nie. Dit is nie liefdadigheid nie, het Bernard haastig gesê. Dit is familie wat vir familie sorg. Daar is 'n kliniek hier in Johannesburg, een van die bestes in die land vir diabetesbehandeling. Hulle toets nuwe protokolle wat indrukwekkende resultate getoon het. En dit kos 'n fortuin, veronderstel ek. Eintlik, het Bernard saggies gelieg, het hulle 'n navorsingsprogram wat pasiënte vir gesubsidieerde behandeling kies. Ek het u naam voorgestel en hulle was geïnteresseerd in die geval. Anton het 'n wenkbrau gelig, duidelik skepties. En hoekom sou hulle geïnteresseerd wees in 'n ou afgetrede man soos ek? Omdat u profiel presies pas by wat hulle soek, langdurige diabetes, spesifieke komplikasies, ouderdomsgroep. Bernard het sy blik ferm gehou, gehoop dat die deernisvolle leë nie opgespoor sou word nie. Hulle het gevalle soos u se nodig om die navorsing te valideer. En jy sou niks daarmee te doen hê nie. Geen geld van Malan eiendomme betrokke nie. U kan self nagaan. Die kliniek se naam is die Endokrinologie Instituut van Gauteng. Ek kan 'n evaluasie afspraak reël, as u die dokters wil ontmoet en wil vra. Anton het die voorstel vir 'n lang oomblik oorweeg. Sy blik het afgewissel tussen Bernard en Elise, wat vrolik in die verte gespeel het. Sou jy dit vir my doen? Na hoe ek jou behandel het? Ek sou dit vir Elise doen, wat 'n gesonde oupa vir baie jare verdien. Ek sou dit vir Amanda doen, wat reeds te veel gewig op haar skouers dra. En ja, ek sou dit ook vir u doen, want ek verstaan nou hoeveel Rafal u bewonder het. Anton het vinnig geknip en sy emosie verbloem. Ek sal daaroor dink. Dis al wat ek vra. Toe die dag tot 'n einde gekom het, was Elise uitgeput, maar stralend van geluk. Op pad terug het sy in die motor aan die slaap geraak, haar kop op haar ma se skouer. Dankie vir die dag, het Amanda saggies gesê, om haar dogter nie wakker te maak nie.
Dit was perfek. Dit was inderdaad, het Bernard saamgestem en deur die terugspieël gekyk. Weet jy, ek het nooit gedink ek sou dit sê nie, maar ek is regtig bly dat ek stadiger gegaan het. Dat ek oomblikke soos hierdie beleef. Rafal het altyd gesê jy werk te veel. Dat jy eendag sou besef dat die lewe te vinnig verbygaan om net in vergaderkamers geleef te word. Hy was reg oor baie dinge. Bernard het hartseer geglimlag. Ek sal julle nou huis toe neem, maar eers wou ek iets vra. Ja. Wat het Rafal Sondagoggende met Elise gedoen? Hy noem in die dagboek dat hy 'n spesiale ritueel gehad het, maar spesifiseer nie wat dit was nie. Amanda het geglimlag en haar slapende dogter se hare gestreel. Hy het haar na die park in ons straat geneem. Hulle het op daardie bankie met uitsig oor die dam gesit en hy het vir haar stories gelees. Hy het gesê dit was belangrik dat sy boeke net soveel liefhet as hy. Ek verstaan. Hoekom die vraag? Bernard het gehuiwer. Ek het gedink as julle nie omgee nie, sal ek graag daardie tradisie wil voortsit. Om Elise Sondagoggende na die park te neem. Om vir haar te lees. Amanda het hom deur die terugspieël bestudeer, die emosie sigbaar in haar oë. Ek dink Rafal sou baie daarvan gehou het. Die volgende oggend, soos ooreengekom, het Bernard met 'n sak vol nuutgekoopte kinderboeke opgedaag. Elise, nog in haar slaapklere, het in sy arms gespring sodra hy die deur oopgemaak het. Oom Bernard? Mamma het gesê ons gaan park toe soos pappa my geneem het. Presies, prinses. En ek het 'n paar boeke gebring om te lees. Ek het reeds boeke van pappa, het Elise gesê en hom aan die hand na haar kamer getrek. Daar het sy 'n klein boekrak oopgemaak en 'n versameling kinderboeke gewys, waarvan baie duidelik gereeld hanteer is. Hierdie was pappa se gunstelinge, het sy verduidelik en 'n verslete volume geneem. Mamma het gesê hy het dit vir my gelees toe ek nog in haar maagie was. Bernard het die boek geneem, Die Klein Prins, dieselfde een wat hy die eerste dag vir haar begin lees het. Op die titelblad was 'n opdrag in Rafal se handskrif. Vir my klein prinses, wat binnekort sal kom om ons te leer om met die hart te sien. Met al die liefde in die wêreld, pappa. Die eenvoud en diepte van daardie woorde het Bernard soos 'n golf getref. Rafal was die soort man wat vir sy dogter gelees het terwyl sy nog in die baarmoeder was, wat opdragte in kinderboeke geskryf het, wat betekenisvolle tradisies geskep het vir 'n kind wat hy dalk nooit sou ken nie. En nou het Bernard daardie nalatenskap voortgesit, nie omdat dit 'n verpligting was nie, maar omdat hy ontdek het dat dit die grootste voorreg was wat hy kon hê. So, gaan ons hierdie een vandag lees, het hy gevra en die boek gewys. Ja. En dan kan ons ook die wat u gebring het, lees. Daardie oggend, sittend op dieselfde bank waar Rafal gewoonlik met sy dogter gesit het Bernard, Die Klein Prins, van begin tot einde gelees. Elise, in sy skoot genestel, het soms onderbreek om vrae of opmerkings te maak, presies soos sy met haar pa gedoen het, soos Amanda vertel het. En vir die eerste keer sedert hy uitvoerende hoof van die familiebesigheid geword het Bernard Malan gevoel dat hy presies was waar hy moes wees, en presies gedoen het wat hy moes doen. Nie die bou van ryke of die sluit van besighede nie, maar die bou van 'n verbinding met daardie klein persoon wat die bloed en die oë van sy broer gedra het. Dit was 'n vorm van verlossing wat hy nooit gesoek het nie, maar wat nou waardevoller gelyk het as enige professionele prestasie. Dit was uiteindelik om in vrede te wees met die verlede en 'n toekoms te bou wat Rafal trots sou gemaak het. Bernard se transformasie het niemand ontgaan nie. In net 2 maande het die werkverslaafde uitvoerende hoof onherkenbaar geword vir sy kollegas. Hy het stiptelik om 8 uur by die kantoor aangekom en om 5 uur vertrek, het take gedelegeer wat hy voorheen daarop aangedring het om persoonlik te doen, en die mees verrassende, hy het 'n sakebesoek na Tokio geweier wat miljoene vir die maatskappy kon inbring. Ek het 'n onuitstelbare verbintenis, het hy aan die verbaasde direksie verduidelik. My niggie se balletuitvoering. Die woorde my niggie was nou deel van Bernard se daaglikse woordeskat. Die uitvoerende hoofde wat voorheen vir 5 minute in sy agenda meegeding het, moes nou te doen kry met 'n uitvoerende hoof wat hele middag vir u familieaangeleenthede geblokkeer het en 'n groeiende versameling kindertekeninge op sy tafel gehou het. Vir Elise het die oom wat skielik in haar lewe verskyn het, 'n konstante en geliefde teenwoordigheid geword. Toe sy op skool oor haar familie gevra is, het sy nou my oom Bernard ingesluit saam met haar ma en grootouers. Hy het blou oë soos ek en my pappa, het sy trots aan die juffrou verduidelik tydens 'n aktiwiteit oor stambome.
En hy weet alles van dinosourusse en planete en lees stories met verskillende stemme. Die Bernard wat alles van rentekoerse en markstrategieë geweet het, was nou ook 'n kenner van dinosourusse, konstellasies en sprokieskarakters, alles noukeurig bestudeer in die aande wanneer hy nie by Elise was nie. Sy rakke, voorheen oorheers deur ekonomie en bestuursboeke, het nou volumes oor sterrekunde, paleontologie en versamelingskinderboeke gehuisves. Ek het nog nooit so iets gesien nie, het Karel eendag opgemerk terwyl hy Bernard dopgehou het wat 'n deurslaggewende videokonferensie stiptelik om 16:45 beëindig het om Elise by haar balletklas te gaan haal. Jy het werklik getransformeer. Ten goeie, hoop ek, het Bernard geantwoord en dokumente in sy leergebare. Sonder twyfel. Maar ek moet erken, ek is nuuskierig, wat gebeur wanneer die nuwigheid verbygaan. Bernard het opgehou met wat hy besig was om te doen. Hoe so? Karel het sy skouers opgetrek. Jy was nog altyd intens, Bernard. Jy gee 100% aan enige iets wat jy doen. Dit was so met die maatskappy nadat jou ouers heen gegaan het, met daardie mba wat jy parallel met jou werk gedoen het, met die internasionale uitbreidingsprojekte. En jy dink Elise is net nog 'n projek. Bernard se stem het 'n tikkie irritasie gehad. Dit is nie wat ek gesê het nie. Ek is net bekommerd, miskien. Jy het nog nooit 'n emosionele verbintenis lank hoe vol te hou nie. Maatskappye, besighede, dit weet jy hoe om te doen. Maar familie, dit is anders, het Bernard voltooi. Glo my, ek weet. En dit is hoekom ek vra. Wat gebeur wanneer die eerste krisis kom, die eerste werklik moeilike oomblik? Wanneer dit nie net parkeitstappies en oulike optredes is nie, maar werklike probleme. Die vraag het in die lig gehang, meer impakvol omdat Bernard reeds dieselfde vraag in die eensame aande in sy woonstel gevra het. Ek weet nie, het hy uiteindelik erken. Ek weet net dat ek nie weer kan faal nie. Nie met haar nie. Karel het geknik, oënskynlik tevrede met die eerlikheid van die antwoord. Dit is genoeg vir nou. Gaan nou, voor jy laat is. En sê vir die ballerina dat ek uitsien om haar volgende maand by die maatskappy se braai te ontmoet. Elise se balletuitvoering was niks buitengewoon nie, net 'n klein einde van semester optrede waar kinders van 4 en 5 jaar die bietjie wat hulle geleer het, getoon het, lieflik gestruikel oor eenvoudige passe. Vir Bernard was dit egter die belangrikste gebeurtenis van die jaar. Hy het 'n uur vroeër opgedaag en 'n plek in die eerste ry verseker. Hy het blomme gebring, 'n klein boeket kleurvolle gerberas wat hy geweet het Elise se gunstelinge was. Hy het selfs 'n professionele kamera spesiaal vir die geleentheid gekoop, vasbeslote om geen oomblik te mis nie. Amanda het 'n paar minute later aangekom, vergesel deur Cecilia en Anton. Die ou man het beter gelyk, sy gesig het meer kleur gehad, en hoewel hy nog 'n kierie gebruik het, was sy houding reghoper. Die behandeling by die Endokrinologie Instituut van Gauteng, wat Bernard in die geheim gefinansier het belovende resultate getoon. Ek het plekke vir julle gehou, het Bernard gesê en na die stoele langs hom gewys. Jy het vroeg gekom, het Amanda opgemerk en geglimlag. Ek wou nie die kans waag om in die verkeer vas te sit nie. Die kantoor is 15 minute hiervandaan, het sy hom herinner. 20 met verkeer, het Bernard reggestel en haar laat lag. Anton het langs hom gesit en makliker beweeg as 'n paar weke gelede. Hoe gaan dit by die werk? Ek het gehoor jy het 'n belangrike reis geweier weens die uitvoering. Dit gaan goed, het Bernard geantwoord, verbaas oor die ou man se belangstelling. Karel doen 'n uitstekende werk deur meer verantwoordelikhede te aanvaar. En jy is nie spyt nie. Dat jy sakegeleenthede misloop, bedoel ek. Bernard het na die nog leë verhoog gekyk, waar Elise binnekort sou dans en nie vir 'n sekonde nie. Anton het geknik, tevrede. Goed. Rafael sou trots gewees het. Voordat Bernard kon antwoord, het die ligte gedemp en die vertoning het begin. 'n Jong onderwyseres het 'n kort inleiding gegee oor hoe balletklasse kinders se ontwikkeling help, en toe het die klein ballerinas een vir een die verhoog begin betree. Elise het verskyn in haar pink tutie, haar hare sorgvuldig in 'n bolla vasgemaak wat Amanda seker ure geneem het om te maak. Sy het gekonsentreerd gelyk, haar lippe styf van vasberadenheid, en het probeer om die eenvoudige passe te onthou. Toe sy die familie in die eerste ry sien, het sy 'n stralende glimlag gegee en gewaai en byna haar balans verloor. Bernard het iets ongekendes in sy bors gevoel en liefde so intens dat dit seer gekry het. Hy het elke oomblik afgeneem, elke onbeholpe pas, elke uitdrukking van konsentrasie opgeneem.
Toe die kinders uiteindelik 'n ongeorganiseerde buiging aan die einde van die optrede gemaak het hy gestaan en applous gegee asof hy die Bolshoi ballet gesien het. Elise het na hulle gehardloop sodra sy vrygelaat is en het haarself in Bernard se arms gegooi met die impak van 'n klein orkaan. Het u gesien, oom? Ek het alles reg gedoen. Ek het net die draaideel vergeet, maar die juffrou het gesê dis oukei. Ek het gesien, prinses. Jy was die beste ballerina van almal. Bernard het die boeket gegee wat enorm gelyk het in haar klein hande. Regte blomme. Vir my. Elise se oë het geskitter. Soos die groot ballerinas. Presies. Ballerinas verdien blomme. Terwyl Elise trots haar blomme vir haar skoolmaats gewys het Amanda die interaksie dopgehou met 'n deurdagte uitdrukking. Wat is dit, het Bernard gevra en haar blik opgemerk. Niks, dis net dat. Rafal sou presies dieselfde gedoen het. Die blomme, die kamera, alles. Sy het geglimlag, 'n bittersoet glimlag. Dit is asof Elise op een of ander manier 'n bietjie van haar pa deur jou teruggekry het. Die woorde het Bernard diep geraak. Daar was geen groter kompliment nie. Kom ons vier fees, het hy voorgestel toe Elise teruggekom het. Wat van 'n spesiale aandete? By die restaurant met daardie sjokolade roomys wat soos kastele lyk, het Elise hoopvol gevra. Presies daardie een wat ek in gedagte gehad het Bernard bevestig en 'n medepligtige blik met Amanda gewissel. Dit was Elise se gunsteling restaurant, waar hulle haar verjaardag die vorige maand gevier het. Tydens die aandete, terwyl hy Elise dopgehou het wat geanimeerd oor die uitvoering aan haar grootouers vertel het Bernard besef dat Karel reg was om oor sy langtermynverbintenis te vra. Nie omdat hy Bernard se opregtheid betwyfel het nie, maar omdat hy verstaan het dat die bou van familiebande meer kompleks en uitdagend was as die sluit van sake transaksies. Tot daardie oomblik was sy reis met Elise relatief rustig, prettige uitstappies, gelukkige aandetes, klein vieringe. Maar wat sou gebeur wanneer die moeilike tye kom? Wanneer Elise siek word, wanneer sy probleme op skool het, wanneer sy meer komplekse vrae oor haar pa begin vra? Bernard was verlore in hierdie gedagtes toe sy telefoon vibreer. Dit was 'n boodskap van een van sy direkteure, dringend. Japanese het mededingers se voorstel aanvaar. Ons moet onmiddellik reageer. Dit was die groot transaksie wat hy aan Karel gedelegeer het, 'n internasionale vennootskap wat hulle maande lank gebou het en wat, blykbaar, op die punt was om deur hul vingers te glip. Alles reg, het Amanda gevra en sy uitdrukking opgemerk. Ja, net 'n klein probleem by die werk. Niks belangriks nie. Is jy seker? Jy het skielik bleek geword. Bernard het sy foon weggebêre en 'n glimlag geforseer. Ek is. Vandag is ons ballerina se dag. Later, nadat hy die familie by die huis afgelaai het Bernard direk na die kantoor gery. Dit was byna 10:00 die aand toe hy aankom, maar die ligte in die vergaderkamer was nog aan. Karel en 3 direkteure het heftig om 'n tafel vol dokumente gedebatteer. Bernard het Karel verbaas uitgeroep. Ek het gedink jy vier die uitvoering. Ons het reeds gevier. Wat gaan aan? Die uitvoerende hoofde het bekommerde blikke gewissel voordat Karel die woord geneem het. Die Japanese het 'n aanbod van Kruger Seuns ontvang. 10% onder ons sin en met korter implementeringstydperke. Kruger Seuns het nie die kapasiteit om daardie tydperke na te kom nie, het Bernard ontleed en vinnig die dokumente ondersoek. Hulle bluf. Waarskynlik. Maar die Japanese is versigtig. Hulle wil addisionele waarborge en 'n vermindering van 5% in ons waarde hê. Dit sou ons marge met die helfte sny, het Robert, die finansiële direkteur, ingegryp. Dit is nie die moeite werd nie. Dit is die moeite werd as 'n poort na die Asiatiese mark, het Bernard aangevoer. Sy onderhandelaarsbrein het reeds moontlikhede bereken. Ons kan dit vergoed met die daaropvolgende kontrakte. Vir 3 uur het Bernard saam met die span gewerk, die voorstel herformuleer en sterkpunte geïdentifiseer wat hulle kon benut. Dit was die ou Bernard in aksie, skerp, strategies, meedoenloos. Toe hulle uiteindelik die nuwe voorstel voltooi het, was dit reeds na 1 uur die oggend. Ek sal dit persoonlik na Tokio neem, het Bernard besluit. Ek wil hulle in die oë kyk wanneer ek die nuwe voorwaardes voorlê. Is jy seker, het Karel verbaas gevra. Ek het gedink jy het familieverbintenisse. Bernard het gehuiwer. Die volgende Dinsdag sou Pizza-dag met Elise wees.
Op Sondag het hulle 'n besoek aan die dieretuin gereël. En hy het beloof om haar te help met 'n skoolprojek oor die sonnestelsel. Ek sal 'n manier vind, het hy geantwoord, meer vir homself as vir Karel. Die volgende oggend, uitgeput van die slapelose nag, het Bernard by Amanda se huis gestop voordat hy kantoor toe gegaan het. Hy moes persoonlik verduidelik dat hy Sondag aand sou moes reis. Tokio, het Amanda herhaal terwyl sy koffie gemaak het. Elide het nog geslaap. Vir hoe lank? 3 dae op die meeste. Ek is Woensdag aand terug. Ek verstaan. Amanda se neutrale toon het nie onthul wat sy werklik gedink het nie. Dit is 'n belangrike kontrak, Amanda. Ons werk al maande daaraan. Ek bevraagteken dit nie, Bernard. Sy het hom uiteindelik aangekyk. Ek is net verbaas. Jy was so teenwoordig, het roetines met Elise gevestig. Sy sien uit na Dinsdag se pizza. Ek weet. En ek sal dit vergoed, ek beloof. Ons kan dit Donderdag hierdie week doen. Natuurlik. Amanda het die koffie in 2 koppies geskink. Elide sal verstaan. Kinders is aanpasbaar. Daar was iets in die manier waarop sy dit gesê het wat Bernard gepla het. Jy dink ek maak 'n fout. Ek dink jy doen wat jy nog altyd gedoen het, werk prioritiseer in beslissende oomblikke. En dis oukei, Bernard. Regtig. Ek wil net nie hê Elise moet seer kry nie. Dit is nie 'n kwessie van prioriteite nie. Dit is 'n werknoodgeval. Dit is altyd. Amanda het gesig. Kyk, ek oordeel nie. Ek is net bekommerd, dink ek. Elise het in hierdie maande baie aan jou geheg geraak. Praat heeltyd van jou, vertel vir almal van die ongelooflike oom wat sy het. Bernard het die gewig van daardie woorde gevoel. Ek sal binnekort terug wees. Dit is net 'n reis. Ek weet. Amanda het saggies aan sy arm geraak. En ek sal dit aan haar verduidelik. Probeer net om dit nie 'n patroon te maak nie, oukei? Voordat Bernard kon antwoord, het hulle voetstappe in die gang gehoor. Elise het verskyn, nog in haar slaapklere, haar hare deurmekaar en die opgestopte dinosaurus omhels. Oom Bernard? Sy het na hom gehardloop om hom te omhels. Het u kom koffie drink saam met ons? Ek het jou kom goeiemôre sê, prinses. En ook iets vertel. Elise het by die tafel gaan sit terwyl Amanda haar gunsteling graan bedien het. Met haar oë vas op haar oom, het sy gewag dat hy moes voortgaan. Ek sal 'n sakereis moet onderneem, Elise. Ek gaan na 'n baie ver plek genaamd Tokio. Tokio. Elise se oë het groot geword. Dis waar daardie tekenprente met groot oë is wat Pieter kyk. Presies. Bernard het geglimlag, verlig oor die aanvanklike reaksie. Ek sal 'n paar dae daar wees, so ons kan nie hierdie week ons Dinsdag pizza maak nie. Elise se glimlag het effens gewankel. Maar u het beloof u sou my help met my planeteprojek. Die juffrou het gesê dit moet Woensdag ingegee word. Bernard het gevoel asof hy 'n slag in die maag gekry het. Hy het heeltemal van die skoolprojek vergeet. Ons kan vanaand daaraan werk voordat ek reis. Wat dink jy? Elise het geknik, maar haar entoesiasme het sigbaar afgeneem. Goed. Gaan u 'n geskenk van Tokio vir my bring? Natuurlik. Wat sou jy graag wou hê? Die vraag het die dogtertjie se gesig weer verlig, wat begin het om al hoe meer buitensporige moontlikhede te lys, van 'n reuse robot tot 'n regte Japanese katjie. Amanda het die toneel dopgehou met 'n uitdrukking wat bekommernis en berusting gemeng het. Nadat Bernard vertrek het en beloof het om laat die middag terug te kom om met die projek te help, het sy haar dogter genader. Elise, verstaan jy dat oom Bernard 'n baie belangrike werk het? Soms moet hy hierdie reise onderneem. Ek weet, mamma. Papa het ook gereis. Die onskuldige vraag het Amanda onkant gevang. Ja, soms. Hoe weet jy dit? Ouma het my vertel. Sy het gesê papa het gereis om mooi geboue in ander stede te bou. Amanda het hartseer geglimlag. Rafael het net 2 kort reise onderneem tydens sy loopbaan as junior argitek, maar Cecilia het duidelik probeer om die beeld van die pa vir Elise lewendig te hou. Dit is waar. En hy het altyd teruggekom met ongelooflike stories en spesiale geskenke. Soos oom Bernard sal doen, het Elise afgesluit, tevrede met die parallel. Daardie aand het Bernard 2 vergaderings gekanselleer om Elise met haar sonnestelsel projek te help.
Met behulp van materiale wat hy op pad na Amanda se huis gekoop het, het hulle 'n driedimensionele model geskep met geverfde isoporballe wat deur onsigbare drade opgehang is. Neptunus is blou omdat daar baie metaan in sy atmosfeer is, het Bernard verduidelik terwyl hy Elise gehelp het om die klein sfeer te verf. En dit is baie, baie koud daar. Kouder as ouma se vrieskas. Baie kouer. Kouer as die koudste plek wat jy jou kan voorstel. Elise het dit vir 'n oomblik oorweeg, gekonsentreer op haar skildery. Oom Bernard. Ja, prinses. Hoekom moet u na Tokio gaan? Kan u nie iemand anders stuur nie? Die vraag, met kinderlike onskuld gestel, het Bernard diep geraak. Hoe om komplekse internasionale onderhandelinge en korporatiewe strategieë aan 'n 4-jarige kind te verduidelik. Dit is 'n baie belangrike werk, Elise. Iets wat ek lankal bou. Belangriker as ons Dinsdag pizza. Daar was geen beskuldiging in haar stem nie, net opregte nuuskierigheid. Bernard het stilgehou, die blou verfkwas in die liggaam. 3 maande gelede sou die antwoord outomaties gewees het. Nou was hy nie meer seker nie. Dit is verskillende dinge, het hy uiteindelik geantwoord. Die werk is op een manier belangrik, en jy is op 'n ander manier belangrik. Baie, baie belangriker. Hoekom gaan u dan weg? Ek gaan nie weg nie, Elide. Ek sal binnekort terug wees, ek beloof. En weet jy wat? As ek terugkom, sal ons 'n super Woensdag pizza maak om die Dinsdag wat ons mis te vergoed. Met dubbele kaasbolaag. Haar oë het hoopvol geskitter. 3voudige bolaag, as jy wil. Tevrede het Elide haar aandag weer op die planeet gerig wat sy geverf het, oënskynlik gerusgestel deur die belofte. Maar Bernard kon nie anders as om 'n groeiende onrustigheid te voel nie. Gedurende sy hele volwasse lewe het hy die maatskappy eerste gestel, verhoudings, ontspanning, selfs sy gesondheid opgeoffer vir die sukses van die besigheid. Nou, vir die eerste keer, was hy werklik verdeel tussen 2 wêrelde. Die probleem was nie net hierdie spesifieke reis nie, maar wat dit verteenwoordig het. As hy sou instem om hierdie projek in Tokio persoonlik te lei, sou ander reise, ander laataande, ander gekanselleerde verbintenisse onvermydelik wees. Dit is hoe groot besighede funksioneer. Aan die ander kant was daar Elise met haar blou oë soos Rafal sin, wat op hom staat gemaak het vir pizzaande, dieretuinbesoeke en hulp met skoolprojekte. 'n Kind wat reeds haar pa verloor het en nou haar oom vertrou het om, al was dit net gedeeltelik, daardie leemte te vul. Daardie aand, nadat hulle die projek voltooi het en Elise gaan slaap het, met 'n storie en 'n slaapliedjie, het Bernard teruggery na sy woonstel, verdiep in gedagtes. Die volgende dag sou hy na Tokio vertrek en beloftes van pizza met 3voudige kaasbolaag en eksotiese geskenke agterlaat. Maar voordat hy gaan slaap het, het hy impulsief Rafal se dagboek geneem. Hy het deur die laaste bladsye geblaai, gehoop om leiding van sy broer te vind. Asof Rafal hom op een of ander manier in hierdie dilemma tussen loopbaan en familie kon lei. Tot sy verbasing het hy 'n inskrywing gevind wat hy nog nooit voorheen opgemerk het nie. As jy dit lees, Elise, is jy waarskynlik reeds 'n jong vrou, of dalk 'n nuuskierige tiener wat jou pa se dagboek gevind het. Ek wil hê jy moet weet dat elke dag van my lewe sedert ek van jou bestaan geweet het, aan jou gewy is. Elke besluit, elke keuse, altyd met inagneming van wat die beste vir jou toekoms sou wees. Daar is iets wat ek by my broer Bernard geleer het, al het hy dit self dalk nie besef nie, die lewe bestaan uit moeilike keuses. Daar is geen perfekte pad nie. Wat saak maak, is om teenwoordig te wees, werklik teenwoordig, in die oomblikke wat regtig tel. As ek vandag net een raad aan my broer kon gee, sou dit wees, moenie tot môre wag vir die dinge wat vandag saak maak nie. Môre kom nie altyd soos ons beplan nie. Sy broer se woorde het Bernard diep geraak. Dit was asof Rafal direk met hom gepraat het, en hom die wysheid gebied het wat hy in sy kort lewe opgedoen het. Daardie nag het Bernard onrustig geslaap, gedroom van lughawens, vergaderkamers en 'n klein ballerina in 'n pink tutu wat vir hom gewag het met 'n tekening van planete in haar hande. Die volgende oggend het hy sy reeds gepakte tas geneem en na die kantoor gery voordat hy na die lughawe gegaan het. Hy moes 'n paar besonderhede met die span finaliseer voor die reis. Karel het hom gewag met die hersiene dokumente en 'n bekommerde gesig. Is alles reg? Jy lyk moeg. Ek is goed, het Bernard outomaties geantwoord en die papiere nagegaan. Is dit die reis? Of is dit iets met jou niggie? Bernard het sy oë opgeslaan. Hoe weet jy?
Ek ken jou 15 jaar, Bernard. Ek weet wanneer iets jou pla. Karel het in die stoel voor die tafel gaan sit. Wil jy daaroor praat? Vir 'n lang oomblik het Bernard net na die foto van Elise op sy tafel gekyk. Uiteindelik het hy diep asem gehaal. Wat as ek nie na Tokio gaan nie? Hoe so? Wat as jy in my plek gaan? Jy ken die projek net so goed soos ek. Die Japanese respekteer jou kundigheid. Karel het sy vriend met belangstelling bestudeer. Is dit wat jy regtig wil hê? Ek weet nie wat ek wil hê nie, het Bernard erken. Of liewer, dit is die probleem. Ek weet presies wat ek wil hê, maar dit is twee dinge wat onverenigbaar lyk. Ek wil hierdie transaksie sluit, Malan in die Asiatiese mark bekendstel. En ek wil ook teenwoordig wees vir my niggie, nie net wanneer dit vir my agenda gerieflik is nie. Die ou Bernard sou nooit hierdie twyfel gehad het nie, het Karel opgemerk. Die ou Bernard het nie Elise geken nie. Karel het geglimlag. Weet jy, toe jy met hierdie niggie storie begin het ek gedink dit sou 'n fase wees. Dat jy gou sou terugkeer na normaal, 18 uur werk, 7 dae per week. Ek het ook gedink, het Bernard bely. Ek het gedink ek kan Elise eenvoudig in my lewe insluit sonder om iets fundamenteel te verander. Maar ek besef al hoe meer dat wat? Dat ek dalk 'n ander persoon moet wees om die oom te wees wat sy verdien. Karel het stadig geknik. En jy is bereid om daardie verandering te maak. Permanent. Die vraag het in die lug gehang, gelaai met implikasies. Dit het nie net gegaan oor 'n reis na Tokio nie, maar oor die soort man wat Bernard van nou af sou kies om te wees. Hy het Rafal se woorde in die dagboek onthou, moenie tot môre wag vir die dinge wat vandag saak maak nie. Môre kom nie altyd soos ons beplan nie. Uiteindelik het Bernard sy foon geneem en 'n oproep gemaak. Elide. Hallo, prinses. Onthou jy daardie reis wat oom sou onderneem? Wel, ek het van gedagte verander. Desember het aangebreek met sy feestelike atmosfeer en Johannesburg in 'n toneel van ligte en kersversierings omskep. Vir Bernard was die afgelope maande 'n reis van selfontdekking en transformasie. Die besluit om nie na Tokio te gaan nie, was slegs die begin van 'n reeks keuses wat sy prioriteite herdefinieer het. Karel het van Tokio teruggekeer met die kontrak onderteken, nie onder die ideale voorwaardes wat Bernard sou onderhandel het nie, maar goed genoeg om Malan eiendomme se teenwoordigheid in die Asiatiese mark te vestig. Die maatskappy het voortgegaan om te floreer, selfs al het sy uitvoerende hoof geleidelik sy werklading verminder. Jy was reg, het Bernard aan Karel erken tydens 'n middagete. Die maatskappy oorleef sonder my 24 uur per dag. Eintlik het Karel reggestel, ontdek die maatskappy dat 'n uitvoerende hoof met balans in sy persoonlike lewe beter besluite neem. Die aandeelhouers is tevrede, weet jy. Bernard het sy wenkbroue gelig, ongelowig. Selfs met die effens laer winsmarge in die Japanese transaksie. Selfs so hulle sien die groter prentjie. En eerlikwaar, jy is minder, hoe kan ek sê? Obsessief. Ek sou ondraaglik gesê het, maar obsessief werk. Karel het gelag. Ernstig, Bernard. Almal praat oor hoe anders jy is. Meer toeganklik. Meer menslik. Die opmerking het Bernard dieper geraak as wat hy verwag het. Om meer menslik te wees, dit was presies hoe hy gevoel het. Asof hy, na jare van funksionering op outomatiese piloot, uiteindelik tot die werklike lewe ontwaak het. Die pizza-aande op Dinsdae het heilig geword. Bernard kon nou self 'n ordentlike deeg voorberei, nadat hy sy tegniek onder Elide se aandagtige toesig vervolmaak het. Op Sondae het die tradisie van lees in die park onwrikbaar gebly, met Bernard en Elise wat reeds tientalle kinderboeke saam verslind het. En daar was die klein dinge van die alledaagse lewe, help met huiswerk, deelneem aan skoolvergaderings, leer om vlegsels in Elide se hare te maak, 'n vaardigheid wat hy nooit gedink het hy sou moes ontwikkel nie. Tot sy verbasing het hierdie alledaagse aktiwiteite 'n bevrediging gebring wat geen miljonairsbesigheid ooit verskaf het nie. Anton was sigbaar beter. Die eksperimentele program by die Endokrinologie Instituut van Gauteng, wat Bernard agter die skerms ten volle gefinansier het verrassende resultate gelewer. Die ou man het nog steeds 'n kierie gebruik, meer uit hardkoppigheid as uit noodsaaklikheid, en het weer persoonlik na die plante in die klein balkonstuin begin omsien.
In 'n besonder slim vergadering het Bernard 'n korporatiewe beursprogram vir families van jarelange werknemers geskep, wat Cecilia uiteindelik toegelaat het om haar uitputtende werk as supermarkkassier te verlaat. Anton het aanvanklik weerstand gebied, sy trots gekrenk deur die oënskynlike liefdadigheid, maar Bernard het alles so oortuigend gestruktureer met amptelike dokumente en prosesse, dat selfs die wantrouige ou man dit aanvaar het. Dit is deel van die maatskappy se maatskaplike verantwoordelikheidsbeleid, het Bernard met kommersiële erns verduidelik. Dit sou 'n vermorsing wees om dit nie te benut nie. Amanda het 'n regmatige bevordering in die argitektskantoor waar sy gewerk het, ontvang, hoewel Bernard diskreet haar dienste aanbeveel het vir 2 groot projekte van Malan Eiendomme, wat 'n stewige reputasie vir haar in die mark geskep het. Die Duplessis familie se lewe het aansienlik verbeter, nie deur direkte skenkings wat hul trots sou skaad nie, maar deur subtiel georkestreerde geleenthede. Wat Bernard betref, die transformasie was voltooi. Die obsessiewe werkverslaafde het 'n gebalanseerde man geword. Hy het uitvoerende hoof van Malan Eiendomme gebly, maar met 'n heeltemal ander benadering. Hy het meer gedelegeer, sy span vertrou en, die belangrikste, stiptelik om 5:00 die middag vertrek. Dinsdag pizza en Sondag lees in die park het heilig gebly in sy agenda. Elise, nou 5 jaar oud, het floreer met die konstante teenwoordigheid van haar oom in haar lewe. Haar versameling kinderboeke het 'n hele rak in haar kamer beslaan, almal gelees en herlees gedurende die Sondagoggende met Bernard. Haar passie vir dinosourusse het ontwikkel in 'n breër belangstelling in wetenskap, gevoed deur die opvoedkundige uitstappies wat haar oom noukeurig beplan het. Daardie lentenaand, terwyl die stad gereed gemaak het om te slaap, het Bernard alleen na 'n spesifieke bestemming gery. Die radio het saggies gespeel en die lig het 'n perfekte volmaan vertoon, soos 'n kollig oor die metropool. Dit was 'n spesiale aand, dit was presies 1 jaar sedert die ontmoeting in die begraafplaas, die dag toe Elise gevra het meneer my pappa geken en sy lewe vir altyd verander het. Die Wespark begraafplaas was stil en leeg op daardie tyd. Bernard het sy motor geparkeer en met vaste tree na die Malan familie grafkelder gestap. Hy het 'n boeket wit rose by hom gedra, identies aan die een wat hy daardie reënerige dag 'n jaar tevore gedra het. Anders as daardie geleentheid, het hy egter nie die oorweldigende gewig van skuld gevoel nie. In die plek daarvan was daar 'n kalmte en aanvaarding wat net met tyd en met vergifnis kom van ander en van homself. Hy het voor Rafael se grafsteen neergekniel en die blomme versigtig neergesit. "Hallo Boetie," het hy begin en het homself vreemd gemaklik gevoel om met sy broer te praat wat hy so lanklaas gesien het. "Dit is vandag 'n jaar. 'n jaar sedert ek Elise ontmoet het. 'n jaar sedert my verlossing, dink ek is die regte woord, begin het. Die sagte wind het die blare van die nabygeleë bome gewaai en 'n natuurlike melodie geskep wat gelyk het of dit op sy woorde geantwoord het. Sy is ongelooflik, Rafael. Slim, nuuskierig, dapper. Sy het jou oë, weet jy. Nie net die kleur nie, maar die manier waarop sy die wêreld bekyk, asof alles 'n avontuur is wat wag om te gebeur." Bernard het geglimlag en die klein maniere van Elise onthou wat so aan sy broer herinner het. "En sy het ook jou hardkoppigheid. As sy iets besluit, is daar geen krag in die wêreld wat haar van gedagte kan laat verander nie." Vir 'n paar oomblikke het Bernard net daar gestaan, in kontemplatiewe stilte, terwyl herinneringe van die afgelope maande soos 'n film deur sy gedagtes geflits het. "Jy sou trots op haar gewees het, ek is seker. En op Amanda ook, sy is 'n ongelooflike ma, sterk soos min mense wat ek geken het." Hy het stilgehou en gedagtes georganiseer. "Jou skoonouers is ook spesiale mense. Anton het my aanvanklik gehaat, weet jy. Nou, welkom, ons sê ons het wederwysige respek. Ons stry nog oor politiek en sokker by Sondagmiddag het is, maar ek dink hy hou selfs daarvan." 'n Sterke briesie het verbygegaan en die rose effens laat swaai. "Wat my betref wel, ek dink ek het uiteindelik verstaan wat jy my so baie keer probeer vertel het. Oor dat daar meer in die lewe is as werk en geld. Oor die bou van oomblikke, nie net ryke nie." Bernard het 'n klein voorwerp uit sy baadjiesak gehaal, Rafael se dagboek. "Ek het dit so baie keer herlees dat ek feitelik elke bladsy uit die kop ken. Jou stem, jou gedagtes, alles hier binne, dit was soos om jou te herontdek, weet jy. Soos om 'n weergawe van jou te leer ken wat ek nooit die kans gekry het om werklik te sien toe ons saam was nie." Hy het die dagboek oopgemaak op die laaste bladsy, die een wat Amanda eers 'n paar maande gelede onthul het, toe sy uiteindelik gevoel het dat Bernard gereed was om te lees. "My liewe Elise,
Daar is iets belangriks wat ek wil hê jy moet weet oor vergifnis. Die afgelope dae het ek baie gedink oor my broer Bernard en ons risie. Ek verstaan nou dat ons albei op verskillende maniere op dieselfde pyn, die verlies van ons ouers, gereageer het. Hy het homself in sy werk toegesluit, het so jonk enorme verantwoordelikhede aanvaar en sy jeug opgeoffer om my toekoms te verseker. Ek het gereageer deur vryheid te soek, my drome te volg, soms dalk selfsugtig. Nie een van ons was reg of verkeerd nie. Net seer gemaak, besig om ons pad te vind. Ek wil hê jy moet weet dat ek jou oom onvoorwaardelik liefhet, al is ons nou ver van mekaar. En ek is absoluut seker dat julle eendag, wanneer julle mekaar ontmoet, perfek vir mekaar sal wees. Hy sal jou leer om sterk vasberade te wees, om te veg vir wat jy glo. En jy, my kleinster, sal hom leer om sagter met homself te wees, om die skoonheid in die klein dingetjies te sien, om stil te staan en die sonsondergang te bewonder. Môre sal ek hom weer probeer praat. Ek het kaartjies vir die Kaizer Chiefs gekoop, soos in die ou dae met ons pa. Ek hoop dit sal die begin van ons versoening wees. Met al my liefde. Jou pa, Rafal. Die datum bo aan die bladsy was die dag voor die ongeluk. Die laaste inskrywing wat Rafal vir sy dogter geskryf het. Bernard het die dagboek saggies toegemaak, dit vir 'n oomblik teen sy bors gehou voordat hy dit weer weggesit het. Jy het my vergewe, het hy uiteindelik gesê, sy stem was bewoe. Selfs toe ek dit nie verdien het nie. Selfs toe ek hardkoppig, trots was, toe ek die maatskappy bo alles gestel het, insluitend jou. Jy het my vergewe. 'n Enkele traan het oor Bernard se gesig gerol. Dit het my so lank geneem om te besef dat vergifnis nie iets was wat ek moes verdien of verower nie. Dit was 'n geskenk wat jy my reeds gegee het, selfs voordat jy heen gegaan het. Bernard se selfoon het in sy sak vibreer. Dit was 'n video-oproep van Amanda. Hy het geantwoord en Elide se slaperige gesig het op die skerm verskyn. Oom Bernard? Mamma het gesê jy het pappa gaan besoek. Bernard het geglimlag en die traan diskreet afgevee. Ja, prinses. Ek het blomme vir hom gebring. Hou hy van blomme? Watter soort? Wit rose. Dit was jou ouma, my ma se gunstelinge. Jou pa het altyd gesê hulle het die suiwerste geur in die wêreld. Elise het plegtig geknik en die inligting opgeneem, soos sy met al die klein besonderhede oor die pa wat sy nooit geken het nie, gedoen het. Volgende keer wil ek saamgaan. Ek kan 'n nuwe tekening vir hom neem. Natuurlik kan jy, prinses. Ek is seker hy sal daarvan hou. Oom Bernard. Elide se toon het verander na iets ernstiger, die soort erns wat net kinders in oënskynlik eenvoudige vrae kan inspuit. Ja. Sy pappa bly wees dat u vir ons sorg. Bernard het 'n knop in sy keel gevoel. Ek is absoluut seker, Elise. Ek dink ook so. Sy het gegee, haar blou oogies het gesukkel om oop te bly. Goeienag, oom. Ek is lief vir u. Ek is ook lief vir jou, prinses. Meer as wat jy jou kan voorstel. Die oproep het geëindig en Bernard weer alleen met sy gedagtes gelaat. Hy het na Rafal se grafsteen gekyk en dit saggies aangeraak. Sy is ongelooflik, is dit nie? En ek dink jy was reg, ons is perfek vir mekaar. Sy het my geleer om weer te lewe, Rafal. Om werklik te lewe, nie net te bestaan nie. Hy het opgestaan en 'n ligtheid gevoel wat hy jare lank nie ervaar het nie. Die leemte wat hom so lank verteer het, was heeltemal gevul, nie met miljonairsbesighede of korporatiewe prestasies nie, maar met pizza-aande, stories voor slaaptyd, skooloptredes en onvoorwaardelike liefde. Ag, en ek het Elide verlede maand na die stadion geneem. Ek het haar al die toeskouers se liedjies geleer, presies soos ons gedoen het toe ons kinders was. Jy sou trots gewees het, sy het kragtige longe. Sy het die hele wedstryd geskree. 'n Opregte glimlag het sy gesig verlig terwyl hy hierdie kosbare herinneringe bewaar het. Hy het 'n laaste keer na die Malan familiegrafkelder gekyk, waar sy ouers en broer gerus het, en 'n stil belofte gemaak om die nalatenskap van hulle almal deur Elise lewendig te hou. Tot die volgende besoek, Boetie. En dankie vir alles. Toe hy die begraafplaas verlaat het, het Bernard opgemerk dat die sterrehemel daardie aand besonder helder gelyk het. 'n Spesifieke ster het helderder as die ander geskitter, asof dit spesiaal vir hom kniepoog. Hy het na die lig geglimlag, dankbaar vir die reis wat hy onderneem het, vir die lesse wat hy geleer het, vir die liefde wat hy gevind het. In sy motor het hy nie na sy luukse woonstel in Sandton gery nie.
In plaas daarvan het hy die pad geneem na die klein geel gebou in Melville, waar Amanda daarop aangedring het dat hy die volgende oggend vir ontbyt moes bly. Elise wil pannekoek met jou maak, het sy verduidelik. Sy sê joune is lekkerder omdat jy sjokoladedruppels in die vorm van glimlagte byvoeg. By die rooi lig het Bernard na die foto op die paneelbord van die motor gekyk, hy, Elise, Amanda, Anton en Cecilia, almal glimlaggend op 'n onlangse piknik. Sy familie. Nie die een wat hy verloor het nie, maar die een wat hy gevind het. Die een wat hom aanvaar het, ten spyte van sy gebreke. Die een wat hom gehelp het om homself te herontdek. Die verkeerslig het oopgegaan en hom genooi om voort te gaan. En vir die eerste keer in baie jare het Bernard Malan presies geweet waarheen hy op pad was. Nie na 'n eensame en leë woonstel nie, maar na 'n plek waar hy opreg verwag is. Na 'n plek waar hy behoort het. Huis toe. Einde van die storie.